Matteus 25 vers 15 tot 31 harmoniseer, wat praat van die ouens met die muntstukke, die gelykenis van die muntstukke. Al drie daai ouens is doelos, hulle servants. Hulle word dieselfde ding genoem. Hulle al drie ken hulle vader, al drie ken hulle baas. Die een word 5 gegee, die een word 2 talente gegee, die een word 1 gegee. Dis dieselfde mense, hulle is wedergebore Christen, hulle ken hulle God. Hulle weet wie hy is. En wat gebeur met die een wat sy talent begrawe het? Al wat hy gedoen het is, hy het nie iets verkeerd gedoen nie. Hy het net nie sy talent gebruik nie. Hy het net nie gelewe vir Christus nie. En wat sê hy aan die einde van Matteus 25 vers 31? Hy sê werp hom uit. Dieselfde term wat ons in Matteus 8 gesien het, word daar gebruik. Nie die hermeneutika verstaan nie. Dan gaan jy altyd deur mekaar wees en vir jouself vra, maar hoekom verskil ons so verskriklik oor hierdie boek? So, hier's 'n paar onvervulde temas wat ek wil hê jy moet verstaan. Hier's 'n paar goeders wat nog nie klaar is nie, wat jy gaan sien in die teks nog moet vervul word. En weens ouens met 'n ander eskatologiese siening sal verskil hieroor. So Israel is nie in die land wat hulle beloof is nie. Die kerk is nie in die koninkryk nie, wat aan hulle beloof is nie. Christus is nie op die troon van Dawid nie. Nou wil ek gou vir julle die kontraste wys tussen Genesis en Openbaring. Hierdie is baie interessant. In Genesis word die aarde geskep. Die vers is daar, so ek gaan dit nie elke keer sê nie. In Openbaring word dit vernietig. In Genesis bepaal die son die dag. In Openbaring is daar geen son nie. Die donker word nag genoem in Genesis. Daar's geen nag in Openbaring nie. Die mens is gemaak na God se beeld in Genesis. In Openbaring 13 sien ons dat die mense volg Satan se beeld. Dis die begin van sonde in Genesis. Was 'n einde van sonde in Openbaring. Daar's 'n vloek op die aarde, was geen meer vloek nie. Was 'n begin van dood, geen meer dood nie. Was hartseer en pyn, Openbaring is daar geen meer hartseer. Maar een ding, julle wat hier sit, daar's 'n paar goeters van jou wat ek dink ek klaar kan aanneem. En die groot ding wat vir my dalk een van die positiefste goeters is, jy identifiseer die waarde daaraan om waarheid na te jaag. So ons moet verstaan dat waarheid in homself is een van die mees precious, is een van die mees kosbaarste entiteite wat daar is in die wêreld. En baie mense, as jy gaan kyk soos Pontius Pilatus het, toe Jesus op pad was om gekruisig te word, gesê, wat is waarheid? Hy het die vraag gevra, dit was natuurlik 'n retoriese vraag wat hy gevra het, maar baie van ons, dink ek in ons lewe, kom jy by eers die plek uit om daai vraag te vra nie, om vir jouself te vra, maar luister jy, wat is werklik die waarheid? En jy sal sien deur hierdie kursus, ons gaan op 'n soeke gaan na waarheid, ons gaan op 'n skattejag gaan, van hoe kan ons hierdie deel in Openbaring harmoniseer met die res van die Bybel. En dit is waar 'n ongelooflike opgewondenheid in jou moet begin wakker word. Dis 'n avontuur waarop ons gaan. En dis wat lekker is as jy hierdie goeters begin ontdek en sien, maar hierdie ding wat praat van iets wat jy dalk gedink het simbolies is, as ons die Ou Testamentiese teks hiervan gaan kyk en met dit vergelyk, gee dit vir jou 'n nuwe openbaring wat hier aan die gang is. So dis die ding wat ons hiermee besig is. Ons is besig om op 'n pursuit van truth te gaan. Daar was op ons tyd daai fliek, A Pursuit of Happiness. En ek wil vir julle sê, die pursuit of truth is soveel meer waardevol as 'n pursuit van happiness. Geluk is tydelik, is eenvoudig, dis waarna meeste mense strewe, maar sodra jy dit kry, sodra jy by daai geluk kom, dan is dit amper as jy besef, maar hierdie is nie vervullend nie. Ek wil vir jou half dit voorstel dat die soeke na waarheid is vervullend. Veral die soeke na waarheid in die woord van God. Nou as jy hierso sit, hoopelik is jy al op die plek dat jy weet hierdie is onbetwyfeld die woord van God. Hierdie is meer as net 'n dokument, hierdie is meer as net ouens wat bymekaar gekom het oor verskillende jare om hierdie boek bymekaar te sit, maar jy kan die vertroue daarin hê dat hierdie eintlik God self is wat met jou kommunikeer in sy woord. As jy nog nie tot daai beseffing gekom het nie, dan is dit eintlik nodig dat jy soos ons vorige kursus gedoen het. Dan moet jy hierdie apologetiek verstaan. Jy moet verstaan hoekom sê ons hierdie is die woord van God. Maar deur hierdie kursus gaan ek vir jou sekere goeders uitlig om vir jou te wys dat die skrywer van hierdie boek moet buite tyd en ruimte en materie wees. Die persoon wat hierdie boek geskryf het, kon nie uitgedink gewees het deur 'n mens nie. Maar dis iets wat jy met jouself moet journey. Dis iets wat jy vir jouself moet besluit. Nou as jy besluit die Bybel is vals en jy reject dit, dan besluit jy dit en jy reject die hele ding. En as jy besluit dit is waar, dan vat jy die hele ding. Die grootste probleem kom in ons evangelicalism is as jy sekere dele vat
en sekere dele los. Dis die gevaarlikste ding wat jy kan doen. Dis hoe elke sekte begin, dis hoe Jehovah's Witness begin, dis hoe die Mormone begin, die Rooms-Katolieke Kerk, hulle hou van sekere dele, hulle hou nie van ander dele nie. En dis hoe 'n sekte begin. So dis wat ek vir jou wil aanmoedig, is as jy sê, hierdie is die woord van God, aanvaar hierdie hele ding. As jy dit reject dit, maar as jy dit aanvaar dit alles. Nou wil ek ook vir jou voorberei, soos Willie gesê het, en wat julle daar klaar kan aanneem, ek sê 'n ding reguit. Hierso, veral met Openbaring, is daar nie plek om doekies om te draai, of te sugarcoat, of vir jou 'n storie te vertel wat nie waarheid is nie, so ek gaan die ding vir jou reguit bring. Ek wil nie hê daai tipe styl moet jou afsit nie, om vir jou te sê, daar is liefdevolle goeders in die boek van Openbaring, wat ons ook gaan sien. Jy gaan 'n beeld van Christus sien, wat jy in min ander boeke soos dit sien, wat ook 'n liefdevolle beeld het, maar deel daarvan gaan jy die verskriklike waarheid van God se wrath beleef. Jy gaan hierdie boek lees en sien wat God op die aarde gaan laat uitstort teen die mense wat teen hom onreg gedoen het. So ek wil hê jy moet jouself regmaak vir dit. Ek wil ook hê jy moet jouself regmaak is, wat gaan jy doen as ek jou konfronteer met iets wat jy anders te geglo het, en ek wys dit vir jou uit die skrif uit. Jy moet nou besluit. Sê nou maar die skrif wys vir jou hierdie ding. Dis wat daar staan, gaan jy dit glo, of gaan jy aangaan met jou manier van dink? En dis vir ons almal natuurlik 'n groot struikelblok. Jy weet, ons het ons maniere om goeders te verstaan, om te interpreteer, maar as ek jou konfronteer met iets wat skriftuurlik is, hoe gaan jy reageer daarop? So besluit nou al, hoe gaan jy reageer, sodat as dit kom, weet jy om dit te hanteer. Dit help nie om vir my kwaad te raak nie, as ek net vir jou 'n boodskap bring, wat die woord sê. Maar weens die tema, wat ons hiermee te doen het, verg 'n reguit demeanor. Dit verg dat ek dit vir jou op 'n reguit en partykeer wil jy dit genoem 'n bombastiese manier sê. So dit is een ding waar ek en hy ook gestry het op 'n tyd, maar wat is die kras was die woord wat jy gebruik het? Bombasties kras. Okay. So, hy klink nie weer so sag nie. Alraai. So ja, dis wat ek vir jou wil voorberei. Ons is op 'n avontuur. Ek gaan saam met julle op hierdie avontuur en ons is op 'n skattejag. Ons gaan soek vir skatte in die woord en wat kan ons bymekaar sit. Maar voordat ek enigstens verder gaan, ek wil nie te lank praat voordat ons in die woord inkom nie. So ek gaan en ons gaan deur Openbaring 1 lees, die hele ding, en nie vir konteks nie vir detail nie, maar net sodat jy 'n gevoel kan kry vir wat hier aangaan. So kom ons gaan, julle kan julle Bybels oopmaak, julle kan saam volg. Ek gaan uit die King James lees. En laat ons nie weer begin met daai hele debat nie, maar jy kan lees in jou Bybel en navolg. As jy Afrikaans volg, sal ek vir jou voorstel om die ou vertaling te gebruik. Daar is net sekere goeders wat verlore gaan in van ons nuwe vertalings, maar weens, ek gaan nie 'n lang storie daarvan maak nie. So kom ons gaan nou Openbaring 1 en dan lees ek vir ons deur daai hele ding. Hier gaan ons. The revelation of Jesus Christ, which gave God unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified of signified, gaan nou daaroor praat, it by his angel unto his servant John, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. John, to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, and have made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the spirit of the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, I know we 7 kerke daar. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks, verse 13. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the floor, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool,
as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And having the keys of hell and of death, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. So dit was net om vir jou 'n gevoel te gee van die boek. Ek wil net gou 'n paar praktiese goeders ook uitlig wat Willie van gepraat het, dat jy nou net ook weet. Ons gaan omtrent so 40 minute gaan. Ons gaan nou so 10 minute laat begin, so ons gaan so 10 voor tot 10 voor gaan. Dan gaan ons 'n breek vat, net dat jy asem skep, net dat jy jou kop weer bymekaar kan kry. Dan kan jy 'n badkamer toe gaan, water drink vir so 5 minute en dan kan jy ook in soos wat julle nou daar sit bymekaar kom en dalk vrae skryf op daai blaai. Ek dink wil jy het vir julle gewys, daar's 'n vraelys en dan die relevante vrae gaan ek aan die einde van die tyd bespreek. Ons gaan dan weer 40 minute gaan, weer breek vinnig. Dis so 5 minute. Ek sal deur die vrae gaan, ek gaan 2 van hulle highlight, ons gaan dit bespreek en dan hier teen half, hopelik, sal ons basies die aand afsluit en dan sal ek die vloer oopmaak vir mense wat nog wil vra wat relevant is tot die teks of Openbaring. Ek sal net vra, met die vrae ook nou en die vrae wat julle na die tyd vra, moenie vooruitspring nie. Dit help jy vra my nou iets wat in Openbaring 2 en Openbaring 3 en verder aan is nie, dis om ek sê, hou dit relevant by wat vanaand aan die gang is. Dan wil ek net ook sê, die posisie wat ek vir julle gaan voorstel hier, is nie die posisie van Baptiste Bloemfontein Kerk nie. Meeste van hierdie wat ek met jou gaan deel, kom uit Baptiste kommentare uit, so dis Baptiste pastore se goeders wat ek gevolg het en genavors het, wat meeste van hierdie sieninge afkom. Ook wil ek vir jou van die begin af sê, my siening is skaars. Skaars in die sin van, baie ouens glo 'n sekere deel van die siening wat ek vir julle gaan gee, en 'n deel nie. My doel met hierdie kursus is nie dat jy my siening volg nie. My doel is dat jy jou eie ondersoek gaan doen, tot jou eie gevolgtrekking kom en besluit, hoe sien jy hierdie goeters? 'n Groot ding wat ek wil beklemtoon vir vanaand is, as daar nie 'n praktiese element aan hierdie kursus is nie, as daar nie iets is wat jy na die tyd kan sit en sê, okay, hierdie gaan nou verander in my lewe nie, is hierdie sinneloos. Sê nou maar ek het net 'n teologie klas vir julle aangebied vir 8 weke, dan is dit mooi en oulik en ja, jy het meer van die Bybel gelees, maar as dit nie prakties is nie, dan voel dit vir my ons het in 'n manier ons tyd gemors. En ek wil vir julle voorstel, en hier is ons die challenge wat ek vir julle gee. Ek gaan baie van die ander sieninge wat nie my siening is nie, ook met julle vinnig deurgaan, en dalk is daar van julle wat hier sit, wat 'n totale ander siening het. Ek wil vir jou challenge, met die idee van, die siening wat ek vir jou gaan voorlê, dink ek is die mees prakties. Ek dink dit maak die grootste impak op die kerk vandag, en ek dink dit gaan die grootste impak op jou persoonlik maak. Dit is een van die groot redes hoekom ek hierdie siening hou. Nie net omdat ek dink dit harmoniseer al die teks in die Nuwe Testament en die Ou Testament die beste met Openbaring nie, dis 'n groot rede daarvan, maar ek dink ek gaan vir jou kan bewys dat hierdie is die mees praktiese deel om dit so te sien en so te interpreteer. Okay, maar ons sal daarby kom. Julle gaan aan die einde verstaan hoekom ek so sien. So dis hoekom ek sê, my doel is nie om julle te laat kante kies nie, maar dat jy jou eie studie gaan doen. En weens hierdie is nie die offisiële siening van die Baptiste Kerk nie. Alhoewel ek dink dit moet wees, maar dis net my eie persoonlike opinie. So doen jou eie studie. Ek het vooropgestelde idees en ek wil dit met julle deel sodat julle weet van waar af ek kom en dat jy weet waarvoor jy jouself toelaat in hierdie kursus. So julle kan gaan kyk op hierdie blaai. Ek wil vir julle ook sê, moenie te veel aandag nou gee aan hierdie blaai nie. Ek het hierdie vir julle gegee as 'n opsomming van baie van die goeders waardeur ek gaan, maar as jy die hele tyd gaan soek waar is ons nou en nou wil jy hierdie goeders skryf, hierdie is vir jou eintlik vir na die tyd. As ek vir jou kan voorstel, blaai na die nota deel toe en skryf vir jou goeders neer soos wat ons aangaan. Okay. Maar hierdie vooropgestelde deel het ek hier op hierdie blaai vir julle gesit. So my vooropgestelde idees is die Bybel is in totaliteit deur God geïnspireer. So eerste ding is
Jy noem dit in Engels 'n presupposition. Almal soos julle daar sit, het een of ander presupposition. Jy, wie jy is, hoe jy God sien, hoe jy die Bybel sien, kom jy met vooropgestelde idees. Of jy daarvan hou of nie, of jy dit besef of nie, jy het sekere vooropgestelde idees. Ek sal vir jou voorstel dat hierdie vooropgestelde idees gemaak dat jy 'n nader verhouding aan God het en die Bybel beter kan verstaan. So die eerste deel is in totaliteit deur God geïnspireer. Ek het ook vir julle daar op die bord gewys. 2 Timoteus 2 vers 15 sê vir ons, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hier sê vir ons moet die woord van God reg verdeel. Ons moet study. Soos ek het dit is die enigste plek in die Nuwe Testament waar daai woord in Grieks gebruik word. Leer, bestudeer die woord. Dit is wat Paulus vir ons hier probeer sê. En dit sê vir ons ook dat die hele woord van God is geïnspireer deur hom. Okay, dis nie net mens gemaak nie. Maar weens dis 'n gevolgtrekking wat jy by jou eie tyd moet bykom as jy nog nie by dit gekom het nie. Die volgende deel is elke letter, elke komma, elke punt is in die Bybel met 'n rede. Die Bybel sê vir ons in Matteus 17 tot 18 dat elke jota en elke titel is daar met 'n rede. So ek glo in die oorspronklike geskrifte, die oorspronklike Grieks, die oorspronklike Hebreëus is die Bybel perfek. Daar's geen foute nie. Elke komma is daar met 'n rede, elke punt is daar met 'n rede. Die spasies tussen die woorde is daar met 'n rede. En weens ek gaan nie lank in die Bybelvertaling ding ingaan nie, maar ek dink die King James is die naaste wat ons het aan 'n Afrikaans of Engelse vertaling aan dit. Dis hoekom julle sal sien, 'n groot deel van hierdie kursus gaan ek uit dit uitlees. Dis nie om snaaks te wees nie, dis nie omdat ek hou van Old English of so ietsie. Ek glo dit is die mees akkuraatste. Nou, daar's ouens wat met my stry, ek dink Willie gaan nie saam met my stem nie. Ek en Petrie het oor gepraat, so ek gaan nie dit op julle afforceer of ietsie, gaan doen in jou eie studie, maar verstaan net, dit is my opinie op vertaling te gebruik, want ek wil die naaste aan die Grieks en die Hebreëus wees as wat ek kan. En ek gaan baie keer vir julle uitlig en sê, kyk byvoorbeeld in jou vertaling, is daar dalk 'n tekortkoming, verstaan jy, en dit gaan beter wees om hier te lees. Maar jy moet vir jouself uitsorteer dat goeders is spesifiek in die Bybel bedoel so. Daar's sekere Griekse woorde wat hy gebruik eerder as ander, en ons moet sensitief wees vir daai tipe goed. Volgende deel is die Bybel sê wat dit bedoel en bedoel wat dit sê. Dit is net, ek wil jou aanmoedig om die Bybel letterlik op te neem. So ver as moontlik. Ons gaan nou 'n bietjie oor dit verder praat, soos al wat ek nou daaroor sal sê. En dan ook Romeine 15 vers 4 wys vir ons dan niks in die Bybel is betekenloos nie. Jy het dalk deur Levitikus gelees en sê wat gaan nie aan? Ons het nie idee wat hier aangaan nie. Dis daar met 'n rede. En party van die goed in Openbaring gaan terugverwys na Ou Testament tekste wat jy dalk nooit verstaan het. Nou is jy soos van, "Yes, nou maak dit vir my sin." Okay. So hier gaan ons. Ons is al 'n halfuur aan die gang en ons is nog nie by slide 1 nie. Maar ons kom daar. So ons gaan vir vanaand gaan ons Openbaring 1 deeglik deurgaan. Hoopelik die eerste kerk in Openbaring 2. So dit is Openbaring 1 in totaliteit en dan Openbaring 2 vers 1 tot 7. As alles goed gaan ons dit klaarmaak. As ons dit nie klaar gemaak het nie, ek het die kursus so uitgewerk dat daar plek is om op te vang as dit moet. So dit is waar ons vanaand gaan praat. So die doel van hierdie kursus is om jou geloof in Christus en die Bybel te versterk. Dit is die rede hoekom ons hierdie kursus hou. Weens nie om my sieninge te aanvaar nie. Julle moet alles betwyfel wat ek sê. Dis wat ek vir jou aanmoediging gee. So gaan toets wat ek sê in die skrif, kom na my toe terug en sê, hoorie, ek verstaan nie hierdie ding nie. Hierdie ding pas nie vir my in by wat jy gesê het nie en dan wil ek my posisie verander. Ek wil nie my posisie, as my posisie verkeerd is, moet ek dit weet, wil ek dit weet en wil ek dit verander. Maar die hoofdoel wat ons hier is dat jy vir Christus beter kan verstaan. Ook, ek wil hê jy moet meer leer oor die karakter van God, veral die heiligheid van God. Kom ek sê vir julle, een van die grootste probleme waarmee ons sit in die kerk vandag, is almal van julle verstaan die liefde van God. Ek het geen twyfel daarin dat jy die lam deel van God onder die knie het. Ons hoor dit oor en oor. Dis 'n lekker, gemaklike preek om te hoor. Maar ons het 'n baie min verstaan van die heiligheid van God. En wat jy moet besef is, wat jy sien as God se hoofkaraktereienskap, gaan alles bepaal wat jy doen. Dit gaan jou hele menswees bepaal. Nou, as jy sien liefde as God se hoofkaraktereienskap, dan kan jy God sien as sensueel. Sensueel in die sin van dit wat lekker is, dit wat goed voel, dit doen ek. So as liefde verwyderd is van God se heiligheid, gaan jy sit met 'n probleem. Wat jy moet verstaan is God se liefde sal altyd onder sy heiligheid staan. Al sy karaktereienskappe vloei van heiligheid af. As jy mooi gaan dink daaroor, sê nou maar hy is liefde sonder heiligheid, is hy sensueel. Sê nou maar hy het autoriteit sonder heiligheid, dan is hy 'n tyrant. So elkeen van sy eienskappe moet vanaf die posisie van heiligheid kom. En daar's geen boek in die Bybel wat dit meer eksplisiet
en in grafiese detail vir ons wys as Openbaring nie. So dit moet jy verstaan, jy gaan iets van die karakter van God besef en jy gaan 'n vrees vir God ontwikkel, 'n gesonde, goeie vrees. En ek wil vir jou sê dat dit is een van die kosbaarste goed wat jy kan kry in jou lewe. Die Bybel praat altyd goed van mense wat God vreesend is. Verstaan, ons het al dit verloor in ons kultuur. Ons ken baie min ouens wat regtig God vreesend is. As jy God vreesend is, gaan jy nie in die sonde lewe wat jy dalk nou lewe of waarin jy gelewe het nie. Dis die heiligheid van God wat ons neig na ons eie heiligmaking, as ons dit kan verstaan. En dan soos ek gesê het, die praktiese implikasies van hierdie kursus is vir my die grootste ding. En hier is ons waar baie ouens verkeerd gaan. Ek het al baie pastore, en jy weet, well-meaning pastore, ouens wat die Here ken, wat 'n pad met die Here loop, wat byvoorbeeld sê, ons bly weg van Openbaring af, want daar's te veel sieninge, daar's te veel mense wat stry oor hierdie goeters, en dan sal hulle iets sê soos, maar dis okay, want daar's geen praktiese implikasie nie. Ek gaan vir julle wys, onbetwyfeld die groot praktiese implikasie wat daar is, om 'n sekere siening oor die eindtye te hê. En dis waar ons bietjie gaan praat deur hierdie ding. Dan aan die einde van hierdie kursus gaan jy eksamen skryf. En hierdie is wat jou eksamen gaan wees, die res van jou lewe. Dit was cool, nee. Julle, ek kon sien, daai was 'n diep oomblik vir julle. Maar dis die eksamen wat jy gaan skryf na hierdie. Hoe goed gaan jy toepas dit wat jy geleer het in hierdie boek? Sê nou maar jy's hierna en jy staan by 'n braaivleisvuur en jy kan van die ouens sê, hierdie is premillennialism en hierdie is eskatologie en hierdie is, en jy gebruik al hierdie groot woorde, maar dit maak niks in jou hart nie. Dit het niks in jou lewe kom verander nie. Dan het ons tyd gemors hierso. So dis die ding, ek wil die hele tyd terugkom en jou bring by die issue van hoe prakties is hierdie kursus? Hoe prakties is hierdie goeters wat ons kan toepas in ons lewe? En julle gaan sien, dit is prakties. Nou, hierdie is 'n vers wat ek wil hê, gaan skryf dit iewers op jou muur en laat dit jou lei in jou Bybelstudie, in die manier wat jy die Bybel approach. In Handelinge 17 vers 11 tot 12 sê, these were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. Ek was gekonfronteer met 'n eskatologie siening vroeg in my kan ek sê my teologie journey. So toe ek begin regtig lief raak het en soos 'n teologie nerd geraak het en elke dag hierdie goeters bestudeer het, was ek gekonfronteer met 'n siening en nadat ek die skrif ondersoek het, deeglik vir myself en nie net een of ander pastoor of een of ander YouTube ou se woord gevolg het nie, kon ek my eie gevolgtrekking maak en ek gesien maar hierdie is nie so nie. Hierdie is nie wat die Bybel vir ons leer nie. So dis wat ek vir jou wil aanmoedig. Vat die goed wat ek vir jou leer hierso in hierdie kursus en gaan toets dit in die skrif daagliks. Maak die Bybel jou stokperdjie. Maak dat jy so lief raak vir die Bybel dat dit is die ding wat jou laat opstaan in die oggend. Jy wil opstaan in die oggend en sien wat se volgende skat kan ek gaan kry in sy woord. En dis hoekom ek dink Openbaring is 'n great plek om te begin. Die snaakse ding van Openbaring, julle gaan sien, dis 'n ongelooflike boek. Toe ons nou deur dit gelees het, dis die enigste boek in die Bybel waar daar 'n seëning aan geheg is. Wat dit sê, lees my, ek is spesiaal. Lees my, jy sal 'n spesiale seëning kry wanneer jy hierdie boek lees. Geen ander boek in die Bybel doen dit nie. Maar tog is pastore en is teoloë ongemaklik met die boek. Hulle vermy die boek. Wanneer laas jy 'n preek gehoor oor Openbaring? Verstaan, hulle skram amper weg en sê te veel sieninge en tog is daar soveel waarde en dis net vir my al fascinerend. Laat ek dink die Satan het deur hierdie divisie wat ons het oor die boek dit reg gekry dat mense die boek ignoreer en ongemaklik is met die boek. En ek wil vir jou voorstel dat na hierdie kursus gaan jy dalk meer gemaklik kan wees met die boek om dit te bestudeer en te verstaan wat hier aan die gang is. En ek dink ook al het jy 'n matige vorm van intelligensie, gaan jy dit nog steeds kan verstaan. Jy hoef nie soos 'n ongelooflike Griekse scholar of 'n verskriklike PhD in teologie te hê om hierdie ding te verstaan nie. Dis wat half die algemene siening is. Jy moet verskriklik slim wees om hierdie boek te verstaan. En ek gaan vir julle try wys dat dit nie so is nie. Ja, daar's komplekse terme, ja, daar's komplekse gedagte, maar as jy mooi sekere riglyne volg, sal jy ook hierdie boek kan verstaan. Alright, so voordat ons regtig in hierdie ding kan ingaan, moet ons praat oor die prinsip of die konsep van hermeneutika. So hermeneutika is net 'n mooi teologiese hoë woord wat beteken die wetenskap van interpretasie. Nou, enige ou met wie jy in 'n teologiese debat gaan inkom, kan ek jou beloof daai is die issue. Dit is die hoofissue, veral as ons praat van eskatologie. So eskatologie is die studie van laaste dinge. Ek gaan dit 'n hele paar keer noem in hierdie kursus, net sodat jy weet, jy kry soos soteriologie is die studie van redding. Pneumatology is die studie van die Heilige Gees. Christology is die studie van Christus. So eskatologie is die studie van laaste dinge.
En hermeneutika is die wetenskap van interpretasie. So hoe interpreteer ons die Bybel? Jy kan vir jouself dink hoe belangrik hierdie is. Want ouens sal sê, ons het almal dieselfde Bybel. Jy weet, hoekom het ons dieselfde Bybel en sekere ouens doop klein? Hoekom het ons dieselfde Bybel sekere ouens doop groot? Hoekom het ons dieselfde Bybel en party ouens glo in die toekoms is daar 'n millennial koninkryk wat daar gaan wees? Hoekom glo party ouens ons is nou in die millennial koninkryk? Hoekom glo party ouens die millennial koninkryk is verby? Die rede is hermeneutika. Ons het 'n verskillende manier om die Bybel te interpreteer. En jy moet vir jouself besluit, voordat ons enigstens eintlik verder gesels, moet jy hierdie ding onder die knie kry en besluit wat se hermeneutika gaan jy gebruik. Wil dit's wetig of nie? Ek dink meeste Christene besef nie hulle het hierdie nie. Hulle besef nie hulle het 'n hermeneutiese prinsip wat hulle volg nie, en ek wil dit vir jou uitlig. Ek wil vir jou wys, hierdie is natuurlik 'n diep studie. Ek wil ons kan 12 weke doen net oor hierdie. Maar ek wil net vir jou die basics gee en dat jy verstaan hoekom doop mense groot. Dat jy verstaan hoekom doop mense klein. Jy gaan nie verstaan hoekom klein doop gebeur, want ek bedoel ons is baptiste, so ons doop groot, ons glo in believers baptism, maar jy gaan nie verstaan hoekom die Dopperkerk of die NG Kerk of hierdie ons klein doop totdat jy nie hierdie verstaan nie. Hulle het 'n totale ander manier om die hele Bybel te interpreteer. Want jy lees byvoorbeeld deur die Bybel en sê, hier sien ek 'n voorbeeld van klein doopie. Hoekom doen ons dit? Hierdie is die rede. Hulle doen dit oor hulle ander manier van interpretasie. Nou ek stem glad nie saam daarmee nie. Ek doop die kinders klein nie, sal net groot doop en ons gaan nie diep in dit gaan nie, maar ek wil net vir jou laat verstaan dis hoekom daar teologiese verskille is. Want jy dalk al gewonder, hoe kan dit wees ons het een Bybel maar hier is hierdie wye verskille hermeneutika. Alraai. So daar's twee hoofmaniere ons die Bybel kan interpreteer. Die een is om 'n letterlike interpretasie te vat van die teks. Ek val in daai groep. So weens ek gaan vir julle eerlik daarmee wees, ek was oop met julle, ek glo die Bybel moet ons ernstig opvat en elke teks so letterlik opvat as wat dit kan. Nou, met dit gesê, verstaan ons daar is beeldspraak in die Bybel. Dit sal dom wees om te dink daar is nie. As hy sê God sweef soos op arendsvlerke, dan verstaan ons dit is nie God is letterlik op arendsvlerke of enigiets van dit nie. So wat ek vir jou sal voorstel, hoe harmoniseer ons? Wanneer weet ons is nou letterlik of nie? Ek persoonlik omdat ek 'n letterlike hermeneutika het, glo dat dit is altyd duidelik wanneer beeldspraak gebruik word. Julle sal sien in hierdie teks wat ons nou klaar gedoen het, in Openbaring 1, was al beeldspraak, toe dit gepraat het van Jesus, soos die tweesnydende swaard wat uit sy mond uitkom. Maar as ons gaan kyk na daai teks en dit fyner analiseer, sal jy sien daar staan die woord soos. So soos is 'n simile. Weet jy wat dit in Afrikaans is? Simile? Vergelyking. Okay. So is 'n vergelyking. Sodra jy soos sien, dan weet jy dis beeldspraak. Dis eenvoudig. As jy gaan kyk in Matteus 24 wat ons in detail gaan doen, dan praat hy al hierdie letterlikheid goed. Hy sê hier is ons oorloë, rumors of wars, hier is ons vals Christusse wat gaan opstaan, en dan in vers 32 gaan staan hy oor en sê hy, hier gee ek vir julle die gelykenis van die vye boom. So verstaan jy, die Bybel waarsku jou. Hy sê vir jou, hier kom beeldspraak nou. Nou as jy 'n letterlike hermeneutika het, dan gaan jy 'n dispensationalist wees. So dis nou ook weer 'n groot woord. Maar al wat dit sê, ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat, maar verstaan, letterlik, Bybelinterpretasie lei na dispensationalism, gaan nou meer oor dit sê. Die ander kant van hierdie is verbondsteologie. Ons sal nou mooi in detail deur dit gaan. En dan moet jy ook verstaan, hier is progressiewe variasies tussen hierdie twee. Hierdie progressief beteken nie progressief soos woke, dit raak meer woke nie. Hierdie beteken, dis meer van dispensationalism af in die rigting van verbondsteologie. So 'n progressiewe dispensationalist is iemand wat net minder dispensational is. Verstaan julle wat dit beteken? So iemand wat bietjie minder verbondsteologie is 'n progressive covenant theology. So net dat jy verstaan, daar is obviously ruimte tussen hierdie twee uiterstes. Net dat jy dit so lank weet. So groot ding van hierdie is dit het 'n impak op jou soteriologie. Soteriologie is die studie van redding, soos ons nou nog gepraat het. So hoe jy die Bybel interpreteer, gaan bepaal hoe jy redding verstaan. So NG Kerk, Dopperkerk, hulle glo in 'n ding wat jy noem Calvinisme. So ons gaan nie vanaand baie diep daarin gaan nie, maar dis belangrik om te verstaan, hulle het 'n hele ander manier om te verstaan hoe jy tot redding kom, soos wat ons by die Baptiste Kerk sal verstaan. So dis hoekom ek vir jou gesê het, dis so belangrik om te besef, ons metode van interpretasie gaan alles bepaal van hoe jy die Bybel ken en verstaan, en oor belangrike goed soos hoe redding werk. Alright, so as ons gaan kyk na dispensationalism, of jy wil weet, is jy dispensationalist of nie, hier gaan ek vir jou 'n paar riglyne gee, in wat se kamp jy val. So as jy 'n verskil tussen Israel en die kerk sien, is jy heel moontlik dispensational. So wat ons sal sê is, soos ek vir julle gesê het, ek val in hierdie kamp, so wat ons sal sê is, God het 'n sekere manier gehad, wat hy met Israel gedeel het. Hy het vir hulle byvoorbeeld, hulle moes offers gegee het, hulle het 'n sacrifice system gehad, ons glo daar was 'n nuwe verbond, daai verbond het gestop, die manier wat God met Israel gewerk het, het nou verander
in die nuwe verbond. So hoe ons nou vandag is anders as met Israel. So as jy dit soos dit sien, dan sal jy meer in 'n dispensational kamp val. Dan dispensational, soos ek gesê het 'n letterlike interpretasie of 'n goeie manier om dit te sê is 'n oorspronklike interpretasie. Wat was die intent? Wat wou die persoon wat hierdie brief geskryf het of hierdie deel van die Bybel geskryf het met ons kommunikeer? Wat was sy gedagte toe hy dit wou kommunikeer? En ons is sensitief vir dit. So ons sal nie gaan, byvoorbeeld as jy ook dink daaroor, geen mens skryf 'n dokument met die idee om allegories te wees, om beeldspraak in dit te sit nie. Enige dokument wat jy al ooit geskryf het, het jy aanvaar hierdie persoon gaan vat wat jy sê letterlik. Tensy jy hom waarsku en na 'n beeldspraak tipe manier oorgaan, soos om 'n simile te gebruik of personifikasie of hierdie maniere wat ons wys figuurlike taal. Maar in anyway, so dit is, jy gaan 'n letterlike interpretasie van die teks hê as jy dispensational is. Dan jy gaan ook sensitief wees vir die feit dat die Bybel opgedeel is in verskillende dele. As ek vir jou kan 'n voorbeeld van die gee, as jy vat die idee van kos, het verander in die Bybel van Adam en Eva se tyd tot nou. So as jy gaan kyk, Adam en Eva mag net plante geëet het. Jy gaan kyk aan die einde van Genesis 1, dan sê hy, I give you the herb of the garden for meat. Hy sê, jy mag net die plante eet, dit is jou kos, dit is jou vleis. As jy gaan kyk, as hulle afgekom het van die ark af, toe het hy weer gesê, jy kan nou begin vleis eet. Jy kan nou animals vat as herb. So dit kan jy nou begin, nou kan jy vleis eet. Toe met die Levitiese wette het hy dit beperk en gesê julle kan nie sekere kos eet nie, julle kan nie vark eet nie, julle kan nie crayfish en al hierdie goeders eet nie. En in die nuwe verbond het hy weer gesê nou kan julle gaan en alles eet. So wat ek probeer vir jou wys, daar was tye in geskiedenis wat God verskillend gewerk het in verskillende dele. So dispensationalism is sensitief vir die. Weens, dis nie te sê verbondsteologie is glad nie sensitief vir hierdie goeders nie, maar ons sal hierdie tipe goeders meer uitlig. En veral met iets soos hoe God met Israel en die kerk werk. As jy nie verstaan wat God se plan is met Israel en is anders as die kerk nie, gaan jy sukkel met enige eindtye studie. Baie van die goeders gaan vir jou nie sin maak en jy gaan sukkel om dit te harmoniseer. En hier is die belangrike deel vir hierdie studie, is dit sit jou in 'n kamp wat grootliks is premillennial. So om premillennial te verduidelik is, Openbaring 20 praat van millennial koninkryk. Praat van 'n koninkryk wat dispensational ouens soos ek glo Christus op aarde gaan heers vir 1000 jaar. So as jy in die dispensational kamp val, dan glo jy die millennial kingdom lê nog voor. So jy's pre-mill. Jy sê ons is voor die millennial. Dis waar jy daaraan kom. So dis 'n belangrike deel vir hierdie studie dat jy dit verstaan en soos ek gesê het, ons is meer geneig om groot te doop. En ons is meer geneig om diskontinuïteit in die Bybel te sien. Met ander woorde, hier sekere dele waar dit stop en sekere dele wat iets nuuts sal begin. En ons glo in 'n letterlike wegraping van die kerk. Nie alle dispensational ouens glo dit nie, maar die algemeen glo ons dit. Ek glo dit ook. En ons gaan baie meer daaraan kom as ons kom by Openbaring 6. En dit is waar dit baie exciting gaan raak en wat ons oor hierdie goeters gaan begin praat. Dan aan die ander kant van die julle siening van hermeneutika, die verbondsteologie ouens sien geen onderskeid tussen Israel en die kerkie. Hulle van hulle sal glo in 'n ding wat hulle noem replacement theology, om te sê die kerk het nou Israel vervang. Of dit is 'n nuwe uitbreiding van Israel. En hulle is meer gemaklik om allegories die teks te interpreteer. Met ander woorde, hulle sal beeldspraak sien in baie teks en ook veral in eindtye studies. Hulle sien baie beeldspraak. Byvoorbeeld van hulle sien die hele Openbaring is beeldspraak. So ons verstaan daar is beeldspraak in Openbaring, maar hulle sal die hele ding omtrent allegoriseer. Die belangrike deel weer eens vir hierdie studie is hulle is almal, so 'n amillennial ou. A beteken hy sien nie daar's 'n millennial. Soos 'n theist is iemand wat glo in God, 'n atheist is iemand wat nie glo in God nie. So 'n amillennial ou, hulle is sensitief oor die feit dat jy sê hulle glo nie in 'n millennial koninkrykie, maar die punt is hulle sê ons is basies nou daarin. Hulle sê God het sy millennial koninkryk ge-establish toe Christus gekruisig is en dit is hoe die millennial koninkryk begin het. Alright? So ons moet sensitief wees vir dit en ons gaan 'n paar goeders daar praat later in die kursus. 'n Postmillennial ou gaan ook daaroor praat, baie soos amillennialism met 'n paar interessante verskille. En hulle klein en groot doop, maar die covenant theology ouens oor die algemeen sal klein doop. Hierdie is ook wat die gereformeerde kerk meestal glo. Calvin, hierdie ouens, hulle het baie meer in hierdie kamp geval, net sodat jy weet van dit. En hulle is meer geneig na kontinuïteit tussen die testamente, tussen die teks. So die deel van kontinuïteit, diskontinuïteit, nie een van daai twee is verkeerd nie. Ek probeer net vir julle uitlig die verskille van wat interpretasie gaan maak, hoe hierdie goed sien. En oor die algemeen glo hulle nie in 'n letterlike wegraping van die kerkie. Net om julle 'n bietjie soos julle interest te prikkel, as jy in die Bybel gaan analiseer, sal jy sien daar's 7 wegrapinge waarvan die kerk praat. 7. En ons gaan later
in die kursus bietjie daaroor praat. So, net om dit vir jou bietjie op 'n skaal hierso te sit, as jy letterlik is, gaan jy neig na die linkerkant, dispensationalism, premill en minder Calvinisties. As jy meer allegories is, gaan jy verbondsteologie, amill of postmill en meer Calvinisties. Julle sal 'n beter idee van alles van die kry, soos wat die kursus aangaan. Ons gaan vir julle hierdie slides ook gee, so moenie nou te veel bekommerd wees as jy verlore is nie. Ek lê net vir jou 'n fondasie waarop ons gaan bou deur hierdie 8 weke. So ek sien van julle kyk met sulke groot oë, moenie bekommerd wees nie. Die belangrike goed gaan jy verstaan, maar ons moet hierdie beginsels neerlê. As jy nie, en ek wil vir jou duidelik kan wys hoekom ek sekere goeters glo en waar ek by hierdie gevolgtrekkinge kom. Dan ook belangrike deel van hermeneutika is ons het 'n kanonieke benadering, 'n canonical approach. Met ander woorde, ons is sensitief vir al die dele in die Bybel wat praat oor 'n spesifieke teks. Dis baie belangrik dat jy nie iets uit konteks uitvat nie. So daar's baie ouens wat byvoorbeeld, wat is die deel wat Jeremia 23 of kom ons vat Filippense 4 vers 13. Wat hulle altyd uit konteks, jy weet, ek is tot alles in staat deur God wat my krag gee. As jy daai ding uit konteks uitvat, dan gaan jy dink en sê, "Jesus, ek kan nou bid dat die dinosaur in my tuin gaan wees vanmiddag en hoekom kan dit nie gebeur nie? Want ek is tot alles in staat." Maar die punt van daai teks is eintlik om jou te help met suffering. Gaan lees die hele Filippense 4. Dit gaan oor suffer. Daai mense is besig om deur 'n moeilike tyd te gaan en hy sê, jy is deur alles in staat wat God weet jou krag gee om deur hierdie moeilike tyd te gaan. So ons kan nie 'n teks uit konteks uitvat nie. Ons is sensitief vir 'n kanonieke benadering om die hele skrif te analiseer en te sê watse dele van die teks praat hieroor. Soos ek nou gesê het, nie teks in isolasie te lees nie. Dan, die Bybel het 'n geïntegreerde ontwerp. So met ander woorde, dit is een woord van God. Dis een boodskap. Dis een totale revelation van die Here. So die Nuwe Testament is in die Ou Testament versteek. So jy gaan dele van die Nuwe Testament in die Ou Testament kan lees, maar jy gaan eers daai revelation kan kry wanneer jy nie by die Nuwe Testament uitkom. So daar is sekere goeters in die Ou Testament wat jy gaan lees en dan gaan jy wonder, wat is hier aan die gang? Wat is die significance van hierdie deel? En eers as jy by die Nuwe Testament kom, gaan dit vir jou sin maak. En dan die Ou Testament is in die Nuwe Testament onthul. Daar begin jy sien die goed wat in die Ou Testament gepraat het, wat in die Nuwe Testament vir jou tot lig kom en jy sien hierdie geïntegreerde ontwerp. Dat is alles een dokument. Jy kan nie die twee in isolasie lees nie. Baie van ons is meer gemaklik met die Nuwe Testament, maar die Ou Testament is nodig om die volle konteks van die Bybel te verstaan. En ook 'n rede hoekom baie mense nie van Openbaring hou nie, is dit, of nie gemaklik is met dit nie, dit wys jou swak kennis van die Ou Testament. Want daar's 404 verse in Openbaring, daar's oor die 800 verwysings na Ou Testament, na die Ou Testament. So omtrent 2 keer per vers is daar verwysing na die Ou Testament. So as jy nie die Ou Testament ken nie, gaan jy deurmekaar wees met die beelde en al die goeters wat daar aan die gang is. Maar omtrent elke beeld het 'n direkte verwysing in die Ou Testament wat jy kan teruggaan en sien wat dit beteken. Dit het 'n letterlike betekenis op die einde van die dag. Al is dit 'n beeldspraak wat gebruik word daar. Soos ek nou vir julle gesê het, eskatologie is die studie van laaste dinge. Hier's 3 goeters wat jy moet bestudeer om die beste uit hierdie kursus uit te kry, die meeste. En ons gaan nogal deeglik die meeste van die gaan, maar laat jy verstaan, hierdie is die dele van die Bybel wat jy moet bestudeer om eindtyd te verstaan. Dis die boek van Daniël, dis die Olyfberg toespraak, dit sien ons in Matteus 24 tot 25, in Markus 13 en in Lukas 21. Daai 3 hoofstukke is wat hulle noem parallel passages, maar met 'n baie interessante verskil tussen Lukas 21 en Matteus 24. So jou huiswerk vir volgende week, of deur hierdie kursus tot ons daarby kom, is om te gaan soek, wat is die verskil tussen Matteus 24 en Lukas 21? Jy sal sien, baie van die goed wat hulle gaan noem, stem ooreen. Ons moet sensitief wees vir van die verskille wat daar in is. En dan natuurlik gaan ons Openbaring bestudeer, dit is wat die hooffokus is van hierdie kursus. Maar hierdie 3 goeters is wat jy onder die knie moet kry as jy regtig eindtye wil verstaan. Nou gaan ons kyk, ons kom uiteindelik nou by Openbaring self, en hier is die uitleg van die boek. Verskillende ouens doen dit op verskillende maniere, maar hierdie dink ek is die manier om vir jou die beste te laat verstaan wat hier aan die gang is. Openbaring 1 gee vir die inleiding. Dis totaal en al 'n inleiding vir jou sê, hierdie is deur Johannes geskryf, hierdie is op die eiland van Patmos, hy gee vir jou 'n beeld van Christus. Inleiding, Openbaring 2 tot 3 is die 7 kerke. Daar's 'n brief wat Jesus self skryf aan 7 kerke wat in daai tyd in Asia Minor was. Jy sal sien, hy noem die Asia waarvan hulle daar praat is Asia Minor of basies 2/3 van Turkye, soos wat ek hier dit vandag sal verstaan. So hier word 'n brief, 7 briewe aan hierdie 7 kerke gegee, en ek sal vir jou sê, hierdie is dalk die belangrikste deel van Openbaring. As jy die 7 briewe aan die 7 kerke verstaan, gaan dit die grootste impak hê op jou lewe nou.
Wat ook baie interessant is van hierdie is, dis Jesus self wat hierdie briewe skryf. So ons verstaan, deur die Nuwe Testament is daar 'n klomp briewe geskryf. Hierdie is die enigstes wat Jesus self skryf en vir ons gee deur die Openbaring aan Johannes. Dan Openbaring 4 tot 22, die hele res van Openbaring is een visioen. Jy gaan sien as jy Openbaring 4 lees, Johannes word opgeneem na die hemel. Dis ook nog 'n wegraping. Dis een van die 7. Johannes word opgeneem na die hemel toe en terwyl hy in die hemel is, gee God vir hom hierdie visioen en hy sê skryf hierdie neer. Hierdie is goeters wat in die toekoms gaan gebeur. Een deel van die debat is natuurlik in die toekoms van Johannes se tyd, maar ek sal met jou argumenteer dat dit nog steeds toekomstig is vandag. Dis iets waaroor mense kan gesels, maar die punt is hier kry jy 'n visioen wat Johannes kry en hy sê skryf dit neer. So wat jy moet verstaan, dis hoekom hierdie beeldspraak tipe goeters hier in is. Want Johannes kry hierdie beeld en hy weet eers wat hy sien nie. Hy sien dalk 'n draak, 7 koppe en hy moet dit neerskryf. Al verstaan hy nog hierdie konteks nie, dit is die visioen wat hy gekry het en wat die res van Openbaring is. So hierdie gaan klaar vir jou idee gee hoe jy Openbaring kan benader en om sensitief te wees vir wat daar aangaan. Hierdie gaan jou klaar baie help. 'n Ander ding wat baie belangrik is en veral in my siening van eskatologie is hierdie woord metatelte. Metatelte in Engels beteken hereafter. So, ons omtrent 10 keer in Openbaring wat hierdie woord gebruik. Die normale gebruik van hierdie woord is om te sê, hier het goed gebeur, en dan sê hy metatelte, hereafter gebeur hierdie goed. So hierdie is 'n plekmerker. Hierdie is 'n plekmerker vir jou om te wys, hier het nou 'n klomp goeders gebeur, hierna gaan die volgende goed gebeur. Die belangrikste deel hiervan is waar Johannes hy skryf dit in Openbaring 4 vers 1, sê hy, hier is die vision of things that happen hereafter. Hier gaan goed hierna gebeur en ek sê vir jou, skryf dit neer. So elke keer wat jy sien metatelte, is dit 'n aanduiding van dit wys 'n periode van tyd wat gestop het, hier het goed nou klaar gemaak en hier gaan nuwe goed begin. Maar daai is 'n baie belangrike Griekse woord om te verstaan. En elke gebruik wat jy sal sien in die Nuwe Testament, is soos wat ek nou vir jou gegee het. So die ouens wat hierdie goeters traai allegoriseer, het ander maniere om hierdie metatel te word. Dis vir hulle 'n baie moeilike ding. Hulle moet in my opinie kanse vat om dit te kom. Want metatel is 'n normale gebruik is hereafter. Hier het goed gebeur, hier gebeur nuwe goed. En dit sê julle ook verstaan soos ons aangaan hoekom dit belangrik is. Dan die visioen se uitleg. So dis nou wat ons praat van Openbaring 4 tot 22. Hierdie gaan jou klaar baie help. As jy die visioen se uitleg het, gaan jy mooi verstaan waar pas wat in. So ons het 'n hemelse visie in Openbaring 4 en 5. Ons het die 7 seels in Openbaring 6 en 7. Ons het die 7 trompette, Openbaring 8 tot 11. En hier is 'n belangrike deel. Interessant genoeg sit Johannes 'n parenthesis in. Parenthesis beteken tussen hakies. So wanneer jy iets tussen hakies sit. Hy sit 'n parenthesis in na die 6de seël. Is amper asof hy wil hê jy moet asemhaal. Hy sê hier het ons 6 bad goeders gebeur, haal asem. Hier gebeur die 7de ding. Selfde ding gebeur met die trompette. 7 trompette of 6 trompette gebeur, haal asem. Hier's 'n parenthesis. Die interessante ding hiervan en wat moeilik maak om Openbaring te interpreteer, is Openbaring 12 tot Openbaring 14 is in 'n parenthesis. Jy sal sien, die woord metatelte word nie daar gebruik nie. Dis weer in hakies, daai deel. Het 6 trompette gebeur, hakies, dan gebeur die 7de trompet. Julle sal sien as ons daarby kom hoe dit werk. En dan aan die einde is dit die 7 bakke ook. So daar's 6 bakke, bakke of skille, wat skale, is die mooi Afrikaanse woord. 6 skale, daar's 'n parenthesis, haal asem, hakies, en dan gee hy die 7 neer. Dis 'n interessante manier hoe Johannes die boek skryf, maar as jy nie dit verstaan nie, gaan jy deurmekaar wees. Hy sê soos, hier het 6 goeters gebeur, nou wat nou? Hy gee vir jou in hakies, hy beskryf ander goeters in daai deel. Die 7 skale of 7 bakke, is Openbaring 15 en 16. Die val van Babylon, Openbaring 17 en 18, baie interessante implikasies vir al wat ons sien vandag. Dan het ons Christus op die wit perd, Openbaring 19. Jy sal sien, dis anderste as wat gebeur met die wegraping. As jy nie sensitief is vir die nie, gee dit ook nie verstaan nie. Wegraping gebeur in Openbaring 6, ons gaan daarby kom, hierdie is iets anderste. Hier kom Christus met die wedergebore, die geredde mense terug aarde toe. Dit sal mooi sien as ons daar kom. En dan het ons die millennial koninkryk in Openbaring 20. Hierdie is die mees praktiese van dit alles. Hierdie is vir my persoonlik een van die belangrikste goeders wat ons moet verstaan in die Bybel. Anders kan jy die amper in 'n sekere sin die hele doel van 'n groot deel van die tema van die Bybel mis, as ons nie verstaan die doel van die millennial koninkryk in Openbaring 20 nie. Dan het ons die nuwe hemel en die nuwe aarde in Openbaring 21 tot 22. So hierdie is 'n baie sinvolle ding, 'n sinvolle manier wat jy kan gaan om Openbaring te gaan bestudeer. Wanneer jy verstaan wat elke deel beteken, dan kan jy dit in konteks lees en 'n beter idee kry van wat daar aangaan. En soos julle sal sien, dis nie rocket science hier. Dis redelik eenvoudig om dit so ver te verstaan. So as ons gaan kyk na die inleiding tot die boek Openbaring. So eerste ding is, dis Openbaring, eintlik meer in Engels is dit 'n probleem, is revelation, singular.
Dis een revelation. So, jy sal baie keer pastore hoor hulle sê revelations. Hulle sit 'n meervoud by. Dit wys jy het nog nooit die boek gelees nie. Hy het nie die eerste woord in die boek gelees nie. Dis revelation, een openbaring van die Here af. Want jy kry die idee, want as hierdie klomp beelde, is hierdie klomp goeters, dat dit klomp revelations is een openbaring van Christus. Soos ek nou vir julle gesê, dis die enigste boek wat verklaar is spesiaal in Openbaring 1 vers 3. Ons gaan nou mooi daardeur gaan. Openbaring 1 vers 19 gee jou die hele opsomming van die boek. Hy sê, the things which were, the things which are, and the things which must be hereafter. Hy gee vir jou opsomming. Hy sê, dis hoe jy my moet interpreteer. So Openbaring 1 is the things that were, Openbaring 2 en 3, waar die kerk is the things that are, and the things that must be hereafter, is Openbaring 4. Okay, van Openbaring 4 af aan. So, ander ding is 'n uitstekende beginplek vir Christene. Baie Christene is bang vir hierdie ding. Ek sal sê, begin by Openbaring. Lees dit, jy gaan revelations kry, al het jy nie tot die Here gekom. Soos ek gesê, dit is 'n revelation, is nie meervoud nie. En dan hier's 'n baie cool ding. Daar's 'n heptadiese, ek weet nie as dit in Afrikaans uitspreek, 'n heptatic structure. So heptadies verwys na 'n struktuur van sewes. Nou ek wil vir jou voorstel dat in jou lewe gaan jy nie al die sewes kan identifiseer wat in Openbaring is nie. Daar's paar wat obvious is, soos die 7 seels, die 7 trompette, die 7 bakke, dis duidelik. En dan is daar 'n paar wat onderliggend is. Daar's 7 seëninge in Openbaring. Gaan kyk bietjie of jy hulle kan kry, wat hy sê, blessed is he that, en dan sê hy vir jou dit. Daar's 7 konings in Openbaring. Maar dis baie interessant, as jy deur dit gaan, en soos wat ons gaan vir julle die 7's uitwys. Daar's 7 kerke, daar's 7 lampstands, daar's 7 geeste. Oor en oor sê hierdie 7, wat weer eens wys, hierdie boek is bonatuurlik geskryf. Dis geskryf deur iemand buite tyd, buite ruimte. Ons as mense kon nie so iets uitdink nie. Veral as jy begin die onderliggende dele van die 7's sien. En soos ek nou gesê het, Openbaring is soos geen ander boek nie. Hier is ons heptadiese struktuur, so laat ek hulle vir jou gegee. Gaan kyk by jouself, soos ek sê, of jy die 7 seëninge kan kry. Dieselfde as wat is in Matteus 5, die Beatitudes, waar hy sê, geseënd is die wat dit, geseënd is die wat dit. Daar's 7 van hulle Openbaring. Kyk bietjie as jy deur dit gaan of jy hulle kan opspoor. Dan, hoe word Christus gesien? Deur die Bybel. Hier is 'n belangrike deel hoekom ek sê Openbaring is uniek. Die Ou Testament word Christus as profeties gesien. Dit gesê, kyk, hy gaan kom. Dis waar die hele Ou Testament gaan. Die evangelies is histories. Dis, kyk, hy is saam met ons. Kyk, hy's by ons. Ons leer by hom. Dan is dit in Handelinge, is dit in die kerk. Dan is dit, kyk, hy gaan sterwe. Net voor Handelinge het ons die kruisiging in die evangelies, en dan is dit hoe die kerk kyk na Christus. Dis wat Handelinge vir jou uitbeeld. Dan in die briewe is dit in ondervinding. Dit is, kyk, hy lewe. Christus is lewendig in ons lewe, en ons sien hoe hy in ondervinding in ons lewe kan operate. En dan die belangrike deel in Openbaring sien ons hom in glorie. Hier sien ons vir Christus aan die einde van alles hoe hy in glorie gaan reign op aarde. Dit is hoe hy gaan heers. Dit is wat Openbaring vir ons hoofsaaklik uitlig. Maar hierdie is hoe ons kan sien hoe Christus gesien word deur die hele Bybel. Hier's verskillende sienings van Openbaring, soos ek nou vir julle gewys het, of nou vir julle gesê het. So hier is ons jou 4 opsies. Jy kan die preterist siening hê. En dis om te sê, alles in Openbaring is in die verlede. Hierdie ouens glo dat in 70 na Christus was die tempel vernietig, en dit is waarna meeste van Openbaring wys, na die vernietiging van die tempel daai tyd. So hulle sien dit alles as geskiedkundig, dit het alles klaar gebeur. Ongelukkig is die feite teen hierdie ouens, wat Openbaring is geskryf tussen 86 of 81 en 96 na Christus. Johannes is eers uitgewerp na die eiland van Patmos, waar dit geskryf is, tussen 81 en 96 deur 'n ou wat se naam is Domitian. Dit is net 'n blote feit van geskiedenis. Jy kan dit self vir jouself gaan bestudeer, maar vir my is dit die ouens se storie val klaar daar plat. Dis na 70 na Christus wat Openbaring geskryf is. So dis klaar hierdie ouens se probleem. Dan is dit histories alleenlik. Baie dis om te sê Openbaring is geskryf vanaf die tyd van Johannes, en dit is gee ons 'n historiese account van daai tyd basies tot nou. So dit is wat ons kan sien van Christus se koms af tot wat nou gebeur. Dan is dit die idealis, die idealistiese siening, en dit is dat dit alles allegories is. Dis die ouens wat amillennial is, dit is die, en ek sê nou ongelukkig, maar meeste kerke het eintlik hierdie siening. Meeste denominasies, NG Kerk, die dopperkerke, die hervormde kerke, meeste denominasies hou hierdie siening. Baptiste oor die algemeen is meer geneig om dit as futuristies te sien, om te sien dit is toekomstig, profeties, soos wat ek dit ook sal sien. So ek dink persoonlik ook, die woord self sê vir ons is profeties. As jy gaan kyk in Openbaring 1, soos ons nou gelees, gaan jy sien, hy sê, hierdie is 'n profetiese woord
wat gegee word. So ek dink die skrif is duidelik dat dit is hoe ons moet interpreteer. Net dat jy verstaan, hierdie is hoofsaaklik die verskillende sienings van Openbaring wat daar buite is. Hoekom moet ons Openbaring bestudeer? Eers is dit ons 'n bevel in die Great Commission, waar Jesus sê, gaan uit en maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en dan sê hy, let them observe all things. Hy sê, laat hulle alles gaan bestudeer. So met ander woorde, ons kan nie pick and choose wat ons vir mense leer nie. Ons as kerke kan nie sê, ons hou van hierdie deel, ons gaan dit vir mense leer nie. Hy sê, ons moet die hele, die totale woord, ons moet hulle laat alle dinge observe. En dit is 'n direkte bevel wat ons het van Jesus af. Dan die volume van eskatologie, die volume van eindtyd in die Bybel is eintlik staggering, as jy dit gaan sien. As jy dit gaan analiseer en gaan kyk, gaan jy sien, elke boek in die Nuwe Testament, behalwe 2 of 3, iets soos die boek aan Filemon en daai manne, omtrent elke boek in die Nuwe Testament het een of ander eindtye deel daarin. So die boek van Daniël byvoorbeeld is alles eindtye. Die boek van Openbaring, alles eindtye. En soos ek nou net vir julle gesê het, 404 verse in Openbaring en meer as 800 verwysings na die Ou Testament. Hierdie J. Baden-Powell het 'n benadering gedoen van 8352 profetiese verwysings in die Bybel. Wat sê hier's iets wat in die toekoms kan gebeur. So as jy eers hierdie besef gemaak het van hoe baie van die Bybel is eskatologies, is gefokus op eindtye, dan sê jy kan meer sensitief wees vir hoe belangrik hierdie ding is. Daar's duidelik iets wat Christus wil hê ons moet weet van hoe die eindtye gaan werk. Nou, party ouens raak heeltemal crazy met hierdie goeters. Party van hulle sê, jy weet, Jesus kom terug 2 November 2033 en dit is nie die idee van hierdie kursus nie. As jy gekom het met daai verwagting, gaan ek jou teleurstel. Niemand weet wanneer Christus terugkom nie en ek dink die Bybel is duidelik daaroor. So daar's ouens wat hierdie goeters in 'n rigting invat wat ons wat ek dink ons moet reject, wat ons nie na toe moet gaan. Enige ou wat ek sal sê na jou toe kom en sê die Here kom terug op hierdie datum, daar het al hordes ouens dit gedoen en almal was verkeerd, reg deur die bank. Niemand weet wanneer Jesus terugkom nie. Dis duidelik in Matteus 24:25 wat dit ook vir ons gesê word. En soos ek nou net vir julle gesê het, die praktiese effek van jou eindtye siening kan ek kan nie meer klem daarop lê nie. So een rede hoekom ek dit sê, in 2 Tessalonisense 2 praat Paulus van 'n groot wegval. Hy waarsku en sê in die laaste dae gaan 'n klomp mense van die kerk af wegval. Hulle gaan hulle rug op die Here draai. En ek wil vir jou voorstel dat daar's 'n siening wat jy dalk verkeerd het in jou eindtye studies wat gaan maak dat jy meer geneig is om weg te val. En kom ek spoil dit vir julle bietjie, want dan gaan jy dalk meer geïnteresseerd wees in hierdie kursus. Meeste mense, as jy gaan kyk Raymond Lombard, julle weet seker wie's dit. As jy gaan kyk Dani Botha het oor hierdie goeters gaan praat. As jy gaan kyk John MacArthur het hierdie siening. Almal glo in wat ons noem die pre-tribulation rapture. Hulle glo Jesus gaan kom voordat die groot verdrukking plaasvind. Ek wil vir julle wys in hierdie kursus dat dit is ongelukkig nie waar nie. As daar nou een ding is in die Bybel wat ek hoop ek's verkeerd oor, is dit. Dat ons nie deur die groot verdrukking gaan nie, maar ek dink ons gaan deur die groot verdrukking gaan. En ek gaan vir julle wys hoekom. Ek gaan dit met skrif opbak. As jy net Matteus 24 vers 29 tot 31 vanaand vir jouself lees, en jy sien die wegrap. Hy sê after the tribulation of those days gaan Christus eers terugkom en sy bruid kom haal. So ongelukkig is ons hier vir die wegrap, vir die tribulation, vir die groot tribulation, verdrukking, vir die groot verdrukking. So dit het 'n praktiese effek. As jy byvoorbeeld dink, okay, Jesus gaan ons kom haal, en hy kom haal ons nie, en is die groot verdrukking, en ons koppe word afgekap, en ons word gemartel, en al hierdie goeders gebeur, en jy het verwag, dan as jy, wat nou? Waar is die Here? En ek kom ek vra vir julle, hoeveel mense in ons kerk dink julle is reg vir dit? As hulle ons begin oplaai nie en begin martel vir jou geloof, wie gaan opdaag? Dink jy daar is 100 mense in die kerk wat gaan opdaag? Hier is omtrent 100 mense, seker julle wat gaan opdaag. Maar meeste van die kerk is nie reg vir dit nie. Hulle is nie geestelik reg vir dit nie. So dit is hoekom ek erg is oor hierdie ding, want ek dink een van die redes dat ons 'n groot wegval gaan hê, is mense gaan verwag Christus gaan hulle kom haal en dan sien hulle al hierdie nag wat op die aarde gaan gebeur. En dit is ook opgebak deur skrif. Die Bybel sê in this world you will have tribulation. Hy waarsku ons, dit sê jy gaan verdrukking hê. Dis ongelukkig deel van die ding waardeur ons moet gaan. Maar ons moet onsself geestelik voorberei vir wanneer die dag kom. Nou kom ek sê hulle vir my en ek is dalk nou groot bek as ek dit sê. As daai dag kom, dan wil ek eers daar gaan staan. Ek sê kom, asseblief kap my kop af. Ek wil by my Here gaan wees. Ek sien uit na daai dag. Hierdie dat ons hierdie verdrukking wil vermy is eintlik nonsens. As jy regtig reg is met die Here, is jy soos van hierdie klein bietjie martel om by my redder te gaan wees. Come on, dis niks. Ek wil by hom gaan wees. En dis die rede hoekom ons hierdie kursus hou, dat jy daai besefing kry, dat jy lus raak vir die dag van verdrukking, want dit gaan ons
kans wees om nog nader aan die Here te kom, om te wys, waar is jy regtig jou belangstelling? Verstaan, as jou belangstelling is, om net, jy weet, jou eie lewe hier gemakliker te maak, en jy wil net volgende promotion kry, en jy wil suksesvol wees, jy al hierdie geld bymekaar maak, as daai verdrukkingdag kom, is dit vir jou, gaan dit vir jou ondraaglik wees, dan gaan jy val soos vlee. Maar as jou fokus is Christus, en jou fokus is vir hom werk, en jou fokus is oor 'n week as ons street store het, en jy lei mense daar na die Here, en dit is vir jou die belangrikste ding, wat jy dag tot dag lewe, gaan jy reg wees. Dan gaan jy voorbereid wees. En dis hoekom ons hierdie goeders moet doen. As die verdrukking kom en ons is nie reg nie, ons verwag 'n pre-tribulation rapture is on die moeilikheid. En soos ek nou nog gesê het, Raymond Lombard teach dit. En ek wil nie lelik wees met hierdie ouens sê, ek wens eintlik ek kan sit met hulle en kommunikeer en net sê, kom ek wys vir jou die en wys vir my hoekom ek verkeerd is. Maar al hierdie ouens teach dit. Hulle teach ongelukkig dat ons weggeraap word voor die verdrukking. Ek wil vir julle wys dat ek dink nie dit is so nie. Die millennial koninkryk. Ek dink daar sekere dele van skrif wat jy nie kan harmoniseer as jy nie die millennial koninkryk reg verstaan nie. Kom ek gee vir julle een. Hierdie vers het my opgehou in die nag vir jare van my lewe. Ek kon hierdie nie harmoniseer met skrif nie. En wat jy eers moet verstaan is, as jy soos ortodokse baptiste soteriologie glo, hoe redding werk, dan glo jy ons word gered deur genade aanleenlik. Ons almal stem saam met dit. Jy kan niks doen om jou redding te kry nie. Nee, jy kan nie. Jy kan nie werk daarvoor nie. Dis deur Christus, dis wat hy vir jou gedoen het aan die kruis. Niks wat al is jy hoe goeie mens. Al dink jy is hoe goeie mens. Dit add nie so 'n stukkie na jou redding nie. OK? Met dit in gedagte. Sê vir my wat dink jy gaan hier aan? Matteus 8. Hierdie ding het my ek het rondgerol in die nag deur hierdie vers vir jare. Matteus 8 vers 11. And I say unto you that many shall come from the east and the west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Saam met jou in die koninkryk sit. Van wie praat hy? Hy sê, I say unto you that many shall come from the east and the west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Wie is dit? But the children of the kingdom, die kinders van die koninkryk. Wie is die kinders van die koninkryk anders as Christene? Hy praat van Christene. The children of the kingdom shall be cast into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. As jy my nie glo dat hierdie praat van Christene, gaan lees Matteus 13. Daar sê hy, wie is die children of the kingdom? En hy praat daar van wedergebore Christene. Hierdie deel sê, dat daar gaan 'n dag kom, waar daar 'n weeping and gnashing of teeth gaan wees vir Christene. Dit is, hierdie ding het my geplaas, soos ek vir sê, dit my rondrol in die aande, en ek dink dit moet vir jou ook. Maar hier is my punt, as jy nie die millennial koninkryk verstaan nie, dan gaan jy nie hierdie verstaan nie. Mense dink hierdie praat van die ewige hel. Hulle dink is die torment in die abyss, in die great lake of fire, wat jy gaan sien, Openbaring 20 van praat, dit is nie dit nie. Hierdie praat van iemand wat die millennial koninkryk gaan mis. Wat jy doen met jou lewe nou, die werke wat jy doen, gaan bepaal waar jy gaan opeindig in die millennial koninkryk. Dis nou 'n groot spoiler. Jy moet hierdie hele 8 weke kom om dit eers te verstaan, maar ek wil so lank vir jou challenge met daai gedagte. Dit sê jy vir my beter interpretasie het. Ek het nog nooit een gehoor nie. Ek het al professors by Pikke benader die ding, dan sê hulle vir my, laat die Heilige Gees vir jou die antwoord gee. So ek bedoel, maak daarmee wat jy wil, maar die punt is, hulle weet ook nie. Totdat ek hierdie wat ek vir julle gaan wys, totdat ek hierdie eskatologiese beginsels reg verstaan het, nou is ek 100% gemaklik met hierdie teks. Ek het geen probleem met hierdie teks. As jy nog een van hierdie wil soek, gaan na Lukas 12 toe, waar Christus sê, Christene will have their part with the unbelievers. Van julle gaan uitgewerp word en you will have your part with the unbelievers. Hoe is dit moontlik? Dit praat nie van op aarde nie, hierdie sê die kingdom of heaven. So ons moet verstaan wat is die koninkryk. Dis die punt wat ek vir julle maak. Dis prakties. Jy kan nie vir my sê dis nie prakties. As jy die koninkryk reg verstaan nie, dan gaan jy van hierdie verse nie kan harmoniseer nie. Ek jammer, as jy kan, bring dit vir my. Dit sou awesome wees. As jy beter verduideliking vir my het, maar ons wat ek vir julle aan die begin gesê het is, ons moet die teks ernstig opneem, ons moet dit vat soos dit daar staan. En soos ek vir julle gesê, die karakter van God, jy gaan 'n groot deel van sy heiligheid besef deur Openbaring en eindtye te bestudeer. En Petrie het baie mooi hierdie week. As ek kan sê Sondag, dit was my die beste preek wat ek nog in Bloemfontein gehoor het. Hands down. Hy het gepraat oor die oordeelstroon, hy het gesê die verskil tussen die Bema judgment seat en die wit oordeelstroon. Dit is 'n baie belangrike eindtye ding om reg te verstaan. Ek en jy gaan voor die Bema judgment seat verskyn en gaan lees weer 2 Korintiërs 5. Die woord wat en Petrie het mooi uitgewys dat daai deel praat van die vrees van God. Paulus, die hoogheilige, wat so reg geleef het, wat so geglo het, sê, the terror of the Lord persuade men. Hy het daar gepraat van die oordeelstroon en gesê, die vrees van die Here is wat die mense gaan na die Here toe bring. Dis die vrees van die Here wat die mense gaan persuade. En daai vrees, Paulus was self bang vir daai dag.
Hy het gewonder, is my werke genoeg vir hierdie oordeelsdag? En weer eens, daai werke gaan nie oor sy redding nie. Want die Bema Judgment Seat gaan om jou te judge oor hoe jy gewerk het. Wat het jy gedoen vir Christus met jou lewe? Wat het jy gedoen met die talente wat hy vir jou gegee het? Dis waar jy geoordeel gaan word daar. Nie hemel of hel nie, dis gedoen. Dit was gedoen op Calvary, dit was gedoen met die kruisiging. Daar was besluit, ga jy hemel toe of hel toe. Daar was die prys vir jou betaal. Maar sodra jy dit aanvaar het, lewe jy nou in 'n kontrak saam met Christus om jou lewe vir hom te gee. En by die Bema Judgment Seat gaan dit vir almal onthul word. Daar gaan almal sien, elke ding wat jy gedink het, elke ding wat jy gedoen het, elke sonde wat in jou lewe was, gaan jy voor 'n prys daar betaal. Nie in die ewigheid nie. Ek sê dit oor en oor, want baie mense misverstaan my met die, maar jy gaan 'n prys betaal in die millennial koninkryk. En soos ek sê, soos die kursus aangaan, wil ek hê jy moet dit verstaan. Maar gaan lees 2 Korintiërs 5 wees. Gaan lees ook 1 Korintiërs 3. 1 Korintiërs 3 praat Paulus daarvan, dit sal wees asof jy gered word soos net deur vuur. Soos asof jy op jou boutvelle gered is. Hy sê jy het niks gedoen vir die Here nie, jy sal gered word, maar jy gaan 'n prys betaal. Jy gaan 'n penalty betaal. En wat ek vir jou wil bewys is dat die prys wat jy gaan betaal is jy gaan die millennial koninkryk mis. 1000 jaar van vrede gaan jy nie meer deel in hê nie. 1000 jaar is wyd. As jy dink dis nie erge straf nie, 1000 jaar is 'n groot storie. Maar dis hoekom ek sê, die praktiese effek van ek gaan dit oor en oor sê. Hierdie wat ek vanaand vir jou gesê het, wil ek in jou indrul, dat jy dit verstaan. Dit is die nommer 1 rede hoekom ek hierdie kursus wil doen. Ek dink mense verstaan nie die koninkryk reg nie. Hulle weet nie presies wat die koninkryk is nie. Net dat julle verstaan, met alles wat ek nou net gesê het, eskatologie is nie 'n primêre doktrine nie. Ons kan kuier, ons kan braai met ouens wat 'n ander siening oor die eindtye het, en dit is nie 'n probleem nie. Ons moet nie die kerk skeer oor eskatologie nie. Ons moenie 'n onnodige groot storie daarvan maak nie, maar wat ek wel vir jou sal sê is, dit het belangrike implikasies. Daar's belangrike implikasies hier, net omdat dit dalk nie 'n primêre doktrine is nie, beteken dit nie ons moet dit ignoreer nie. Jy weet, as ons praat van primêre doktrine, gaan dit gewoonlik oor goed wat gepaard gaan met ons redding. So, daar het ek vir jou al die primêre doktrines gegee, net dat jy weet, hierdie is die goed waar ons nie kan stry nie. As jy met my stry oor die goed, kan ek jou nie 'n broer in Christus noem nie. Ek is jammer dat ek dit so reguit moet sê, maar dit is net eenvoudig soos dit. As jy nie saam met my stem oor die nie, gaan ons nie 'n pad saam kan stap met die Here nie. Inteendeel dink ek jy is dan deel van die probleem, eerder as dit die deel is van die oplossing. So, die godheid van Christus, dat Christus self God is, Jehovah's Witness glo dit nie. Jehovah getuies sal omtrent met jou alles in die Bybel saamstem. Hulle het 'n paar weerdsiening oor sekere goed, maar hulle glo nie Jesus was God nie. As jy dit glo, is jy nie 'n broer in Christus saam met my nie. Daar was laas jaar 'n Jehovah's Witness wat aan my deur geklop het. Jy kan dink hoe dit vir hom gegaan het. Maar oor hierdie punt het ek vir hom gesê, luister hier, een van ek en jy gaan hel toe oor hierdie rede. As ek verkeerd is, gaan ek hel toe. As jy verkeerd is, gaan jy hel toe. Maar ek verstaan nie wie kan jou red nie. Dis Christus wat my red. En die feit dat hy God is nodig. Hulle glo nie hy's God nie. So jy kan self hulle goeders gaan bestudeer, maar dis 'n primêre doktrine. Ons kan nie kanse vat met dit nie. Dan soos ek nou nog gesê, dis redding deur genade alleenlik. Ons kan nie werk vir ons redding nie. Ek gaan dit oor en oor sê, want julle gaan dink, wanneer ek praat van die millennial koninkryk, wanneer ek praat van Matteus 8, praat ek van redding. Ek praat nie daarvan nie. Redding is deur genade alleenlik. Dis Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Dit moet jy weet, dit moet jy vasmaak in jou hart. Al wat jy kan doen om gered te word, is om jou hart vir die Here te gee, om met die Here in community te staan en te sê dat hy is jou redder. Wat belangrik is deur dit is, as jy hom aanvaar as jou redder, dat die Romeine 10 sê vir ons, he who confesses with his mouth and believe. En Jakobus sê vir ons, believe sal altyd saam met werke gaan. So met ander woorde, dis nie net, jy het gesê, okay, Jesus is die seun van God nie, nou moet jou lewe dit wys. As jou lewe dit nie wys nie, dis wat 1 Korintiërs 6 vers 9 van praat. As jy in daai sondes is, hy noem daar, nou fornicator, nou homosexual, nou adulterer, nou drunkard will enter the kingdom of heaven. As jy 'n dronkaard is wat elke naweek drink en gesyp raak, dan moet jy vir jouself vra, het jy regtig God aanvaar? Het jy regtig Christus in jou hart? Ek sal na jou lewe kyk en dink nee. Want iets in jou hart moet ons nou verander. As jy regtig glo, gaan dit in jou werke in uitloop. So dit moet ons verstaan van redding. Dis deur genade alleenlik, maar dit sal in werke, dit sal die evidence wees van jou redding. Dan die maagdgeboorte, ook 'n ding waar ons nie kan redeneer oor nie, en die drie eenheid van God. Dat dat Vader, Seun, Heilige Gees is drie eenheid, en dis 'n primêre doktrine. As jy stry met my daaroor, is daar 10 teen 1 goeders in die Bybel wat jy nie reg verstaan nie. So met nog 'n laaste paar goed, ek gaan nie kom tot waar ek wil kom nie. Ons gaan verseker nie deur daai eerste kerk gaan nie. So ons sal kyk hoe ver ons kan kom, en ek gaan sny waar ek sny deur die res van die kursus, maar ons sal
elke hoofstuk behandel op een of ander mate. Maar ek het net gedink hierdie fondasie moet mens ordentlik lê. As jy nie die begindeel verstaan nie, dis soos wiskunde. As jy wiskunde in graad 6 en 7 mis, gaan jy nie algebra nie, jy kan nie trig nie, jy kan nie meetkunde nie. Jy moet om 6 en 7 nail. So as jy kinders het wat graad 6 en 7 is, hulle moet hulle wiskunde dan inklim. En dan sal jy die res verstaan. Dus ek kan sien ek like wiskunde ook. Dis nog een van my So hier gaan ons hoe die Nuwe Testament opgedeel word. So die Nuwe Testament word opgedeel in Handelinge en die Evangelies, dis 5 boeke. Paulus se briewe omtrent 13, jy kan redeneer oor Hebreëus of dit dan moet in is of nie. Ons is nie regtig seker nie. Ander briewe, goed soos Petrus se briewe, goed soos 1, 2, 3 Johannes en dan die profetiese boek van Openbaring. Die deel wat gewoonlik nie hier is nie, is 7 briewe wat aan die kerke geskryf is in Openbaring wat mense gewoonlik hier uitlaat. So is belangrik jy weet, dis dalk die belangrikste, maar ouens groepeer dit nie so saam nie. Dis die 7 briewe wat baie belangrik is wat ons nou volgende week sal begin. Soos ek nou gesê het, bevat 7 briewe van Christus self. Wat ek nou nog gesê het van die koninkryk ook. Wil ek vir jou vra, wat dink jy bid ons? Wanneer ons ons Vader bid, laat u koninkryk kom. Ek wil vir jou voorstel, dit is die aardse millennial koninkryk. Ek wil vir jou voorstel, dit is nie 'n geestelike koninkryk nie. Hoekom sal ons bid, laat die koninkryk kom as ons klaar hier is? Jy hoor wat ek sê? So net in die Onse Vader self is hierdie konsep van koninkryk, dink ek meeste mense kry dit verkeerd. Ek verstaan, daar is 'n manier wat die koninkryk nou in ons harte is, alles van dit, in Lukas praat hy daarvan, maar daar is verseker 'n wêreldse koninkryk wat ons nie reg verstaan nie en wat ons meer sensitief moet oor wees. Want jy het al baie, ek was nou die week by 'n ander kerk as hier by ons en ek dink daai pastoor het seker as hy 14 keer gesê het kom ons bou die koninkryk, was dit min. En dis great en ek stem 100% saam, maar van watter koninkryk praat hy? Wat is die wat is die konsep? Wat is die tema van koninkryk wat die Bybel regtig vir ons sê? En dis hoekom ek sê dis so belangrik om dit reg te verstaan. Maar net in die Onse Vader kan nie praat net van 'n geestelike koninkryk nie. En hy sê nie kom ons gaan na jou koninkryk. Hy praat nie van die hemel nie. Hy sê nie kom ons gaan na u toe nie. Hy sê laat u koninkryk kom. So net daar sien jy klaar die significance van koninkryk. Nou wil ek ook vir jou sê elke prominente figuur. Hierdie is 'n ontdekking wat ek eers hierdie jaar gemaak het. En dit is vir my ongelooflik. Elke prominente figuur in die Bybel van Adam af was beloof 'n koninkryk. En dis 'n aardse koninkryk. Adam het God gesê, have dominion. Ek gee vir jou dominion oor alles. Oor al die diere, oor al die visse, wat essensiële koninkryk is. Hy sê, ek wil hê, jy moet hierdie koninkryk oorheers, gaan heers oor die koninkryk. En wat maak Adam en Eva? Hulle maak droog en die koninkryk word weggevat van hulle af. Dit word uitgestel. Die koninkryk word verwyder. En hulle lewe nie in die koninkryk. Ek en jy was bedoel om vandag in die koninkryk te funksioneer. Soos Adam en Eva was. Sonder dood, sonder sonde, sonder al hierdie goeters, maar hulle droog gemaak. En jy gaan sien hoe daai tema reg deur die Bybel gaan. As jy gaan kyk, die volgende persoon is Abraham. God, wanneer hy 'n verbond met Abraham maak, beloof vir hom 'n koninkryk. Moses, God beloof vir hom 'n koninkryk, die beloofde land. Hy sê vir hom, doen hierdie goeters, maar hulle butcher dit. Hulle lewe in 'n rebellie teenoor God. Koninkryk word weer uitgestel. Met Dawid sê hy, deur jou saad sal Christus kom, sal 'n redder kom en sy koninkryk opsit. Lees in Daniël 9, gee hy vir jou die kriteria, Daniël 9 vers 24, ons gaan deur dit gaan, gee hy die kriteria van wat die koninkryk moet wees, sonder sonde, to anoint the most holy, to finish transgression, alle sleg, alle bad goed in die wêreld gaan einde kry, gaan 'n einde aan sorrow wees. Hy beloof om 'n koninkryk, nog elke keer 'n aardse koninkryk, is nog elke keer 'n belofte aan 'n land of 'n deel van die wêreld wat aan hulle beloof is. Dan die interessantste ene gebeur in die Nuwe Testament. Gaan kyk Matteus 3 vers 2. Sê Johannes die Doper, the kingdom of heaven is at hand. Hy sê dis hier. Die koninkryk van die hemel is nou by ons. En dan verwys hy terug na Jesaja 40. En gaan lees Jesaja 40. Dit praat van 'n aardse koninkryk. Hy praat van hoe die leeu met die bok lê. Hy praat van hoe die mountains opgelig word. Hy praat van wêreldse aardse goed. Dit was bedoel dat Christus hierdie millennial koninkryk kom stig het. Maar omdat hulle hom gekruisig het, omdat hulle hom gereject het, was dit weer uitgestel. En dis hoekom ek vir jou wil voorstel, nou vandag nog leef ons in 'n uitgestelde koninkryk. Ons is nog nie in die koninkryk nie. Die koninkryk moet nog kom. Nog 'n belangrike deel hiervan is, dis ook 'n rede hoekom die Jode hom gekruisig het. Hulle het 'n aardse koninkryk verwag, of hulle het 'n koninkryk gewag wat hier opgerig gaan word. Christus het dit nog nie gedoen nie, en hulle het dit misverstaan. Hulle het gedog hy is die Messias.
oor dit nie. So dis wat ek vir jou probeer sê is, hierdie verstaan van 'n aardse koninkryk is 'n tema wat reg deur die Bybel voorkom. En dit is hoekom ek sê dit het so groot praktiese waarde. Want dis 'n koninkryk wat ek en jy moet voorwerk om in te kom. En dit is verse wat ek vir julle gaan deel. Dit is nie 'n given nie. Dit gaan nie saam met jou wedergeboorte wanneer jy wedergebore is nie. Jou repentance en jou wegdraai van die wêreld in daai oomblik het niks te doen met die koninkryk. Dit is iets wat ek vir jou gaan probeer bewys deur hierdie kursus. En dan daar's omtrent 1845 verwysings dat Christus gaan heers op die aarde in die Ou Testament. So die amillennial ouens sal hierdie goeders anders te interpreteer. Ek gaan sê vir jou gaan lees Jesaja 22 tot 23 tot 24 daai deel, Jesaja 60. Jesaja 60 praat van 'n periode van tyd waar mense tot 100 jaar gaan wees in hulle infancy. Hoe is dit? Dis nie waar nou nie. Dis ook nie waar in die hemel nie. In die hemel is jy net. Waarvan praat hy? Hy praat van 'n millennial koninkryk. Amos praat van hierdie reg deur die Bybel, baie van hierdie minor prophets. Joël, gaan lees Joël 2 en 3. Praat van 'n koninkryk wat op die aarde gevestig gaan word. So dis om ek sê, en soos ek gesê, hierdie het 'n belangrike reddingsimpak. Want ek vra vir jou, as jy nie die koninkryk reg verstaan nie, hoe gaan jy Matteus 8? Hoe gaan jy daai harmoniseer? Hoe gaan jy Matteus 25 vers 15 tot 31 harmoniseer? Wat praat van die ouens met die muntstukke, die gelykenis van die muntstukke. Al drie daai ouens is doulos, hulle servants. Hulle word dieselfde ding genoem. Hulle al drie ken hulle Vader, al drie ken hulle baas. Die een word 5 gegee, die een word 2 talente gegee, een word 1 gegee. Dis dieselfde mense, hulle is wedergebore Christen, hulle ken hulle God, hulle weet wie hy is. En wat gebeur met die een wat sy talent gaan begrawe het? Al wat hy gedoen het is, hy het nie iets verkeerd gedoen nie. Hy het net nie sy talent gebruik nie. Hy het net nie gelewe vir Christus nie. En wat sê hy aan die einde van Matteus 25 vers 31? Hy sê werp hom uit. Dieselfde term wat ons in Matteus 8 gesien het, word daar gebruik. Werp hom uit in outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Sê vir daai ou, doulos. Jy kan nie vir my sê die ou met 5 talente, Christen, die ou met 2 talente, Christen, die ou met 1 talent is nie 'n Christen nie. Dis nie contextually kan jy dit nie doen nie. Jy kan dit nie in die teks inforceer. Jy het jou eie siening en jy probeer dit in die teks inforceer. Daai ou met die 1 talent is 'n Christen wat nie sy werk gedoen het nie. En dit is hoekom ek sê ons hierdie kursus doen, dat jy kan die nood sien hoe belangrik dit is dat jy jou werk in die koninkryk doen. Dit wat jy dag tot dag jouself mee moet volmaak is wat is my doel in Christus se koninkryk? Wat moet ek doen om hierdie koninkryk te laat kom? Sodat ek nie soos die ou is met die 1 talent. Hy was genoem 'n wicked and slothful servant. Hy het nie sy kant gebring nie. En dis ook gesê, daar's probleemverse. Ek het al vir my millennial vriend. Ek het 'n vriend wat ook teologiese nerd is en ek en hy, wel ek noem hom 'n vriend, hy seker meer soos 'n kennis. Maar as ek en hy praat oor hierdie goeters, jy weet hy's meer 'n almal ou dan. As ek en hy praat oor hierdie goeters, dan sê ek vir hom hierdie verse en dan soos hoe harmoniseer jy hierdie goeters? En dan die antwoorde wat hy vir gee is all over the place. Soos nie lelik nie, maar ek kan sien hy weet nie mooi hoe om te antwoord nie. Hy se naam is Willie natuurlik, maar. Ja, ek dink. Dis net 'n joke. Dis net 'n joke. Okay. So, hier's 'n paar onvervulde temas wat ek wil hê jy moet verstaan. Hier's 'n paar goeters wat nog nie klaar is nie, wat jy gaan sien in die teks nog moet vervul word. En weens ouens met 'n ander eskatologiese siening sal verskil hieroor. So Israel is nie in die land wat hulle beloof is nie. Die kerk is nie in die koninkryk nie, wat aan hulle beloof is nie. Christus is nie op die troon van Dawid nie. Christus is langs die troon van God. Hy's in die hemel. Hy's nie op die troon van Dawid nie. Die troon van Dawid is 'n ding op aarde. Dis 'n troon wat op aarde is. Jy kan Lukas 1 vers 31 daar rond lees. Dis ook word gedebatteer, maar ek dink as nêrens die skrif wat jy kan sê hy sit nou op die troon van Dawid nie. Dit gaan gebeur wanneer hy terugkom aarde toe en dan reign op aarde en dan regeer op aarde. Die Satan is nie gebind nie. Hierdie is een wat die amillennial ouens moeilik omkom. As jy gaan lees Openbaring 20, jy kan dit vanaand gaan doen. Gaan lees Openbaring 20 en sal jy sien die millennial koninkryk word beskryf dat die Satan is gebind. Nou as jy hier buite gaan kyk hoe die wêreld te kere gaan en jy sê vir my die Satan is gebind, dan sê ek vir jou sy ketting is te kort. Daar's iets is nie reg as jy vir my sê die Satan is nou gebind. So kom ek sê net vir julle vinnig, die manier hoe die amillennial ouens om hierdie ding kom, is hulle sê die Satan word net gebind in die manier dat hy kan nie meer die nasies mislei nie. Nou my issue met dit is, die nasies is mislei, verskriklik. Die Mormoonse kerk is mislei, die Rooms-Katolieke ouens is mislei, die Jehovah's Witness is mislei. Daar is misleiding oralste. So ek weet nie waar kom jy aan die ding om vir my te sê, daar's nie mense wat vandag mislei is, of die Satan se mag om te mislei
is nie teenwoordig nie. So kom ek sê vir jou, ek dink die millennial ouens sal ook, ek het dalk swak posisies in my posisie in my siening, maar ek sal sê dis hulle heel swakste posisie om te sê die Satan is tans gebind. Ek dink ek stem glad nie saam met dit nie. Maar anyway, hierdie is onvervulde temas wat eers moet gebeur aan die einde van Openbaring. As Openbaring afsluit, sal alles van hierdie goeters vervul wees. OK. Nou wil ek vir jou sê, hoe moet jy die Bybel bestudeer? Dis nie net vir Openbaring nie, dis sommer net tips vir jou alledaagse Bybelstudie. Maak notas. Die een ding waar ek spyt is in my laaste 10, 15, 20 jaar van met die Here journey, die Bible journey, is ek het nie genoeg notas gemaak. Jy dalk 'n revelation en iets het vir jou wakker geword en jy het dit nie neergeskryf nie. Dan gaan jy terug, iemand vra vir jou weer 'n vraag en dan wonder jy, "Jesus, ek het hierdie ding gehad, waar is dit nou?" Maak notas oor alles wat jy leer. Ook kry vir jou soos 'n dagboek. Kry vir jou 'n journal, 'n persoonlike, private journal wat net jy skryf. Hoe meer privaat jy daai journal gaan hou, hoe meer waardevol gaan dit vir jou wees. En jy skryf daarin Matteus 8 vers 11. Ek verstaan nie wat jy aangaan. En wees soos oop met jouself. Wees eerlik. Sê hierdie ding maak nie vir my sin nie. Ek kan nie hierdie ding harmoniseer met die teks nie. Ek het vandag 'n moeilike dag gehad, wat ook al. Hoe meer jy wys dit nie vir jou vrou nie, jy wys dit nie vir jou man nie, hierdie is jou boek. Dis jou journey met die Here. En veral met dit, as jy 'n teks skryf wat vir jou moeilik is, skryf hom neer en dan gaan jy iewers. Ek sê vir jou nou, dit het met my ook gebeur. Dis hoe Matteus 8 met my ook gebeur het. Iewers praat daar dalk twee mense daar en jy hoor iets daar en soos, "Jesus, dit is wat daai teks sê." Of jy hoor 'n preek en dit is wat daai teks bedoel. En dan praat hy nie eers dalk noodwendig oor daai teks nie, maar jy kry daai revelation. So ek wil vir jou sê ook, wanneer jy 'n teks teekom wat jy nie verstaan nie, sit Christus in die middel van daai teks. En dan gaan dit dalk vir jou meer sin maak. Maar skryf dit neer en sê, "Ek verstaan nie hierdie nie. Ek weet nie hoe dit inpas by die ander teologiese goed nie." En jy sal baie waarde daar uit kry. En hou dit vir jouself. Ook gebruik kommentare. Daar's ouens wat jy sal sê, moet net die Bybel lees. Ek dink ons het die seëning dat daar's klomp ouens wat goeie kommentare skryf oor hierdie goed. Moet dit net nie aanvaar ook as autoriteit nie. Jy aanvaar dit as 'n hulpmiddel om jou te leer die Bybel beter verstaan. En lees kommentare uit verskillende oogpunte uit, sodat jy die ander ouens se kant van hierdie sieninge ook kan verstaan. Daar's Bybelse sagte ware daar buite, jy weet, is baie maklik om Griekse woorde te gaan kyk, Hebreëse woorde. As jy wil weet wanneer is hierdie woorde die eerste keer gebruik, jy kan al daai goeters maklik gebruik. So e-sword is een wat ek vir jou sal voorstel. Daar kry jy die King James verniet en dan kan jy op 'n woord hoe was dit nou? As jy dan kan jy op 'n woord klik, en hy verduidelik vir jou presies wat daai woord beteken. So e-sword, ja. E-swaard. Jy kan dit verniet download. E-sword, ja. E-sword, S-W-O-R-D. Soos ek nou gesê, Griekse en Hebreëse woorde moet ons voor sensitief wees. As jy sukkel met 'n skrif, soos ek gesê het, bid daaroor, vra die Heilige Gees om jou daai skrif te beantwoord en ek glo hy sal dit vir jou doen. Niks in die Bybel is contradictory nie, dit alles maak mooi sin as jy net die tyd daarin spandeer. Moenie net dit aanvaar en sê, die hele Bybel is nou verkeerd, ek kan nie hierdie verstaan nie. Spandeer tyd daarin, iewers gaan dit vir jou sin maak. Dan wil ek gou vir julle die kontraste wys tussen Genesis en Openbaring. Hierdie is baie interessant. In Genesis word die aarde geskep. En die vers is daar, so ek gaan dit nie elke keer sê nie. In Openbaring word dit vernietig. In Genesis bepaal die son die dag. In Openbaring is daar geen son nie. Die donker word nag genoem in Genesis. Daar's geen nag in Openbaring nie. Die mens is gemaak na God se beeld in Genesis. In Openbaring 13 sien ons dat die mense volg Satan se beeld. Dis die begin van sonde in Genesis. Daar's 'n einde van sonde in Openbaring. Daar's 'n vloek op die aarde. Daar's geen meer vloek nie. Daar's 'n begin van dood, geen meer dood nie. Daar's hartseer en pyn. Openbaring is daar geen meer hartseer nie. As jy mismoedig raak deur hierdie kursus. En ek het nou gesê jy's 'n millennial kingdom en nou moet ek werk en dit is vir jou sleg. Lees Openbaring 21 vers 4. Openbaring 21 vers 4 sê elke traan sal hulle oorgevee word, geen meer pyn nie, geen meer sorrow nie, geen meer smart nie. Maar hier is 'n interessante ding wat ek nou ook oor gepraat het. As jy gaan lees Openbaring 21 vers 4, hy sê no more sorrow. Die implikasie is daar was sorrow tot daai oomblik en dis na die millennial koninkryk. So as wat ek sê van die millennial koninkryk waar is, hoekom is daar nog mense hartseer daar? Mense is hartseer daar want hulle het hulle geleenthede gemis. Ek is bang ons gaan voor daai oordeelstroon van Christus staan en hy gaan vir ons sê, waarmee was jy besig? Jy het dag na dag gehad. En van julle sit dalk hier, jy het nog nie een persoon na die Here toe gelei nie. Ek wil net nie lelik wees, ek wil nie jy moet skuldig voel nie, maar as jy 40, 50, 60 jaar is jy nog nie een persoon na die Here toe gelei nie, waarom is jy besig? Ek verstaan ons is almal evangeliste en jy is ook skaam, moenie skaam wees nie. Gaan praat met 'n kind dan oor die Here. Begin net iets doen. By Street Store
soos dat ek die hele tyd vir julle sê, daar is die maklikste ding in die lewe om iemand na die Here toe te lei. Jy is geforseer om met hom te praat, jy loop met hom deur al die stalletjies en jy gee hom die evangelie. Jy sê, verstaan jy, jy's 'n sondaar. Het jy ooit gevloek? Ja, ek het gevloek, Lani. Jy vra van het jy al ooit gejok? Ja, ek het gejok, Lani. Die Bybel sê jy is skuldig. As jy aangaan soos jy aangaan, gaan jy hel toe. Maar daar's vir jou 'n redder. Jy kan nou bid en laat Christus in jou lewe kom en jy sal gered wees. En begin jy dit doen. Maar ek bedoel, dis wat ons as Christene bedoel is om te doen. So, ek dink daai hartseer, hierdie sorrow wat nog daar betrokke is mense wat spyt gaan wees, dat hulle nie hulle geleenthede gebruik het vir Christus nie. Ons 'n paar hoofprofetiese temas, wat baie interessant is in ons wêreld vandag, wat Openbaring en eskatologie oor handel. Israel is natuurlik 'n groot ding in vandag se tye, Hamas en al hierdie goeders wat aan die gang is. Dink is goeders in die Bybel wat ons kan wys, wat voorspel is, Jerusalem, die bou van die tempel, ons gaan lekker in detail daaraan gaan, Daniël 9 praat daarvan, Babylon, Rusland, die Bybel praat van, in Daniël 2, van verskillende beelde, daar's baie ouens wat dink Rusland is 'n deel daarvan, wat Rusland begin opstaan en hierdie oorloë begin, China wat 'n groot mag gaan raak, wat klaar besig is om groot mag te is. Dis nie reg. Ek het so mooi alles gehou daar. Ek dink nou die Afrikaanse plot verloor. So en Europese state wat gaan begin opstaan en hier is ons die grootte. Hierdie is vir my 'n groot struikelblok en dis ecumenicism. Ecumenicism is die saamkom van alle gelowe. Ek sê vir julle dit is die hoofplan van die Satan en nog meer as dit die Rooms-Katolieke Kerk. Die Rooms-Katolieke, jy moet verstaan, die Rooms-Katolieke Kerk is die grootste kult in die wêreld. As dit jou offend, is ek jammer om dit te sê, maar dit is net soos wat dit is. Die Pope vandag is in die hel, tensy hy bekeer het op sy doodsbed. Gaan lees, die Pope het 'n tweet uitgesit, net voordat hy dood gegaan het, en gesê hy vertrou op Maria vir sy redding. So duidelik is wat ek nou vir jou sê. As dit jou ongemaklik maak, is ek jammer, maar dit is die realiteit daarvan, dis 'n kult. Jy weet dat die Rooms-Katolieke Kerk het 'n ding voor in die kerk, soos 'n kruis, 'n Eucharist wat hulle aanbid, en onder daai kruis sit hulle die bene van regte mense. So dis weird. Soos wie doen dit? Hoekom dis demonies. Dis die regte bene van mense onder die kruis. As jy hulle praktyke gaan bestudeer, gaan jy sien dis 'n kult. Ek's jammer, is 'n kult, maar al die gelowe in die wêreld, gaan julle sien, al die Christen gelowe, die Mormone, die Jehovah's Witness, van jou protestante kerke gaan terugkom na Mother Rome. Soos wat die reformatie was in die 1600s, 1500s, gaan ons 'n reverse reformatie sien in die laaste tye, waar mense gaan terug na Rome. En jy sien dit klaar. Jy sien klaar daai tipe kerke begin groei. Maar ecumenicism is 'n baie gevaarlike ding. En dit is, laas het ouens ook ontsteld geraak toe ek hierdie sê, maar ek voel ek sal nie eerlik wees as ek nie sê nie. 'n Show of iets soos die Chosen is 100% in lyn met hierdie goeters. The Chosen, wat Jesus se lewe vir ons uitbeeld, die ou wat die hoofrol speel van The Chosen, Jonathan Rumi, is 'n Rooms-Katolieke mystiek. Jy kan gaan kyk op Instagram hoe hy gaan en op 'n ou se graf gaan lê en laat daai ou se gees in hom inkom. Want hy sê hierdie ou se gees het in my ingekom. Dis die ou wat Jesus speel. Nou wat ook gebeur is jy kyk The Chosen en jy sien Jonathan Rumi. En daar het al mense vir my gesê, hulle het so The Chosen gekyk dat as hulle bid dan sien hulle Jonathan Rumi as Christus. Nog meer as dit. As jy gaan lees die 10 gebooie, die tweede gebod sê dat thou shall make no graven image of anything that's in heaven. So ek weet nie, hoe beeld jy Christus uit? En dit is nie 'n verbreeking van die tweede gebod nie. Nog meer, as jy regtig 'n Christen is, iemand vra vir my, sal jy vir my Jesus speel in 'n rol? Dan ek sal weghardloop en op my senuwees en ek sal al dood neerval van 'n hartaanval. En sê as jy mal, ek, 'n gefalle mens, die enige lewendige Messias portrei, daar's nie 'n manier nie. Ek sal dit in my lewe nie doen nie. Nie net dit nie, die Chosen word bevond deur Mormone. So jy het 'n ou wat Jesus speel, wat 'n Rooms-Katolieke mystiek is, jy het Mormone wat die ding befonds, jy het mense van alle LGBTQ tipe sieninge wat deel is van die projek. Jy het Dallas Jenkins wat al gesê het, hoor die Mormone gaan eintlik hemel toe, en op 'n ander dag het hy gesê, o nee, ons dien nie dieselfde Jesus nie. Het een keer gesê hulle dien dieselfde Jesus, een keer nie. Ek beloof vir julle, gaan kyk sy goed, hy het homself so gekontradik. So ek sê net vir julle, ek wil julle waarsku. Ek het al gehoor mense sê, ek het nog nooit die show self gekykie, dis irrelevant. Die content van die show is nie belangrik nie. Die probleem is, dit is 'n ecumenical siening. As jy verstaan, hier's Rooms-Katolieke ouens betrokke in die ding, Mormone betrokke in die ding, hulle wil jou laat verstaan dat ons is almal een. Ons is almal val onder die idee van Christendom. En as jy daai gelowe gaan bestudeer, sal jy sien ons doen nie dieselfde
Christus nie. En ek wil vir julle baie versigtig wees vir hierdie Christen media tipe goed. Ook wat mense so te kere gaan laat Joe Rogan dalk die Here ontmoet. Die Here het nie vir Joe Rogan nodig nie. Dat jy net verstaan. Ons het nie die famous mense nodig om Christene te word. Ek is baie skepties as hierdie ouens begin Christene word. Hulle gee gewoonlik 'n tipe teologie wat heeltemal verwyderd is van die Bybel. Jy soek iemand wat teologie verstaan om vir jou teologie te leer. Dis soos jy het jou teoloog op Wish gaan bestel, as jy gaan luister na daai mense. Jy doen nie, jy bestel nie jou teoloog op Wish nie. En dan ook, daar gaan nou okkultiese vermeerdering wees in die laaste dae. Dit sien ons klaar. As jy moet 'n bietjie die werke van soos Helena Blavatsky gaan bestudeer. Helena Blavatsky was 'n hoofheks in half die begin van die 1900s en jy sal geskok wees dat hoeveel goeters wat in kerke gebeur is wat daai vrou oor geskryf het. Goeters wat in die okkulte gebeur. Goeters wat deel is van satanisme wat in kerke voorkom. Ons gaan nie vanaand diep aan gaan nie, maar okkultiese vermeerdering gebeur. En dan 'n een wêreldregering. Baie van julle sou al gehoor het daarvan dat die wêreld een regering gaan hê. Dit dink ek kan ons ook in Openbaring in hierdie goeters veel uitwys. Net gou kyk. Hoe lyk ons tyd? Ons sal net so 5 minute gou met hierdie gaan net hierdie slide doen en dan sal ons afsluit en vrae hanteer. So ons het nou nie vanaand ordentlik begin met Openbaring 1, maar soos ek sê, ek het die fondasie nou gelê. Ek gedink dit gaan 'n bietjie langer vat. Die volgende weke sal nie so lank vat nie. Julle sal sien van hier af gaan ons net op die skrif self gefokus wees. So al hierdie ander konsepte, ander teologiese konsepte is ons nou meer klaar en dit sal skrif gefokus wees van hier af uit. So kom ons doen net hierdie. So Openbaring 1. Die inleiding is vanaf vers 1 tot 3. So as ons daai lees, as ons gou weer daardeur gaan. Openbaring 1 tot 3. So eerste, the revelation of Jesus Christ. Van wie is hierdie 'n revelation? Jesus Christus. Dis Jesus Christus wat self hierdie revelation gee. Which God gave unto him. Unto wie? Jesus Christus. So dis God wat die revelation in Jesus Christus gee. Baie mense lees uit oor dit en mis daai belangrike punt. Hoekom? To show unto his servant things which must shortly come to pass. Daai shortly, dit is net hier gaan. So daai shortly, as jy dit reg vertaal, beteken in haste, vinnig, quickly. So wat hy hierna verwys is nie, dit gaan nou hierna gebeur. Hy probeer sê is wanneer dit gebeur, gebeur dit vinnig. Wanneer hierdie goeders begin gebeur, gaan dit alles in haste gebeur. Dit gaan 'n kort periode van tyd wees wanneer dit gebeur. Nie dit gebeur nou nie. Daai shortly se regte vertaling is in haste, quickly. And he said and signified it by his angels unto his servant John. So hy sê hierdie boodskap gaan ek vir jou gee deur tekens. Ek gaan signs vir jou gee. Dit is hoe hierdie boodskap aan jou gegee gaan word. Vers 2. Who bear record of the word of God and the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. So hy sê jy gaan 'n rekord gee vir alles wat ek vir jou gaan wys en wat jy gaan sien. Dan sê hy vers 3. Onthou jy wat ek gesê daar's 7 seëninge? Daar's 1. Blessed is he, wie's gebless? He that readeth and they that hear the words of this prophecy. So hy sê nie eers jy hoef hierdie te verstaan nie. Hy sê geseënd is hy wat hierdie lees en hy wat dit hoor. So jy wat net daar sit en hoor hoe ek hierdie goeders vir jou sê, hy sê daar gaan 'n spesiale seëning vir jou wees. En die spesiale seëning gaan jy sien deur hierdie boek. Daar is 'n spesiale seëning as jy hierdie boek lees. En dan sê hy and they that hear the words of this prophecy. So wat ek nou net vir jou gesê het, die boek self sê dis profeties. Hy sê hierdie is 'n profesie wat ek vir jou gee. And keep those things which are written therein for the time is at hand. Soos ek vir julle sê, daar's 'n seëning in hierdie deel en die boek sê self dit is profeties. Dan moet ons praat oor Johannes. Ons moet weet wie Johannes is om regtig die boek van Openbaring te verstaan. So in vers 4, John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come and from the 7 spirits which are before his throne. So hierso sê God, hy gee vir homself 3 tydglewe, wat noem mense tenses, 3 tydperiodes, verlede, hede en toekomstig. Hy sê from him be unto you and peace from him which is, which was and which is to come. So as ons gaan kyk na Johannes, hy was deel van Christus se binnekring, saam met Petrus en Jakobus, en julle sal sien, belangrik hiervan is, hy het 'n direk aan hom word die Olivet Discourse gegee, Matteus 24, hy sit daar, hy is betrokke wanneer hierdie woorde aan hom gegee word. So dis 'n belangrike ding om te verstaan. Die binnekring saam met Andrew was deel van die ouens wat die Olivet Discourse gekry het, die Olyfberg
rede wat ons deur ordentlik gaan soos wat die tyd aangaan. Soos ek daar sê, in Markus 13 vers 3 bevestig dit, almal wie betrokke was met daai toespraak wat Jesus gegee het. Hy het 5 boeke geskryf, so ons weet natuurlik Openbaring 1, 2 en 3 Johannes en dan die evangelie van Johannes. So ook interessant om daai boeke te gaan bestudeer saam met Openbaring. Hy was gebore in Bethsaida, sy ouers was heel moontlik wel af, hulle het 'n hele vis enterprise gehad. So sy ouers het vir hom hierdie besigheid gegee, hy het hierdie besigheid geran, so dit is 'n belangrike ding om te verstaan. Hy was 'n vroeë disipel van Johannes die Doper. Hy het direkte kontak gehad met Nikodemus, hy was betrokke in die gemeenskap. So hy was 'n goed hy het konteks gehad. Jy weet, mense het hom goed geken, hy was goed gesien in sy gemeenskap en hy en sy broers was genoem the sons of thunder. So baie ouens dink hy was 'n fyn seun. Baie ouens dink hy was soos hierdie nou nie lelik wees nie, maar jy weet soos van hierdie Hillsong leaders. Het jy al manne gesien? Hulle is almal sulke fyn gewriggies en dis net oe en a en jy weet dit is altyd vir my so afsittende beeld van die moderne, wil ek vir jou sê, die moderne Christen jeugpastoor. Dis nou seker baie lelik, maar om eerlik met julle te wees, wat jy moet verstaan is, soos enige man wat steak eet en oefen en 'n milligram testosteron in sy lyf het, wil nie 'n ou sien wat jy weet so verfynd is nie. Soos dit is en ongelukkig, soos ek maak nou 'n joke, maar ongelukkig is dit hoe baie van Christendom gewys word. Dis hoekom ons mans so swak is. Dis hoekom mans nie kan voorvat in ons gemeenskappe vandag nie, want ons het hierdie ding van get in touch with your feminine side. Ek sê dis die booste ding wat jy vir 'n man kan sê wat daar is. Daar's nie in touch met jou, jy's bedoel om 'n man te wees. Nou kom hierdie ouens met hulle fyn gewriggies en sing oe en a. As jy dink ek melk het, kan jy gaan kyk. Gaan Google bietjie of gaan Google modern youth pastor. En dan gaan jy sien wat se ding gaan jy daar kry. Maar die punt is, Johannes was 'n manne-tipe man. Hy was 'n man vir die manne gewees. Hy was 'n ou wat hard was, 'n ou wat reguit was. Hy het 'n ou wat verskriklik lief was vir Christus. Hy het vir Christus intens lief gehad. Waar Petrus en hierdie ouens sou gekom het en jy weet gereageer het iets gebeur en hy kap die ou se oor af van hierdie goeters. Johannes was diligent, jy weet hy het gesit, hy was lief vir Christus, hy het geoorweeg die goeters wat hy doen. Net sodat jy weet die tipe ou wat hierdie boek geskryf het. Dis die tipe ou wat dit geskryf het. En Jesus het die sorg van sy ma aan Johannes gegee. So jy kan dit gaan lees in Johannes 19 vers 26. Hy het sy ma, is interessant, Jesus het nie gelos van sy broers of enigiemand anders aan Johannes. Dis hoe baie hom vertrou het. So dis ook 'n awesome ding om net te besef. En dan sy uitgewerp na Patmos toe deur Domitian en die blote feit van die saak is dit was tussen 81 en 96 na Christus. So ouens wat die datum van Openbaring se skryf wil vroeër maak, hulle word ongelukkig teleurgestel deur die feite van die saak dat ons weet wanneer Domitian geroel het. En is hy wat vir Johannes uitgewerp het. Johannes het teruggegaan nadat Domitian dood gegaan het en hy was terug na Efese toe en hy het nog 'n deel daar sy laaste dae uitgeleef. Maar ek dink dit is belangrik dat ons 'n agtergrond het van wie Johannes is. So ons het deur die eerste 3 verse gegaan. Ek gaan hierso stop.